Ouens, net so, ek vermoed meeste van julle is Afrikaans. Dit lyk of julle die grappies vang en dit in Afrikaans vang. En as jy binne die Afrikaanse gemeenskap groot geword het, dan is dit maar van so 'n aard dat jy waarskynlik as 'n Christen groot geword het. Dit is al sosiale selfmoord om nie 'n Christen te wees in die Afrikaanse samelewing nie. Ek meen, ons was wat op die pik was, baie heilige Christenplek om te wees. Daarso as jy nie 'n Christen was nie, dan was jy was vreemd. Dit was maar meestal mense, groot Twilight aanhangers. Hulle het half aandag gesoek. Ja, ek sê dit nie, Christen moet ek respek. Maar die feit van die saak is, binne in die Afrikaanse samelewing is daar nie baie mense wat ongelowig is nie. Dit is die sosiaal aanvaarbare ding om 'n Christen te wees. Jou lewe weerspieël dit nie noodwendig nie. Jy het ook nie baie diep gedink oor jou Christelike oortuiging nie, maar jy is 'n Christen. Dis wat op jou Facebook status staan. Jy stel jouself voor as 'n Christen. Dis wat jy doen. Maar sodra jy jou voete buitekant, is baie maklik om in hierdie kultuur te glo. En ek wil vir julle sê, soos ek het verstaan, ek ken nie baie van die Kaap nie, maar ek ken 'n Kaapenaar wat al jare hier bly, en hy sê dat hier's 'n boereworsgordyn, is wat julle noem. So julle miskien ook julle Afrikaanse gang, ek wil net sê, hy het vir my 'n YouTube video gewys van julle Afrikaanse skole wat daai flashes doen. En ek moet sê, moet nooit flashes Google nie, dit is baie gevaarlik. Maar ek het wat ek daar gesien het was ongelooflik. Ek wil net vir julle sê, as een van julle betrokke was by die flashes, well done it. Ek take a bow. Maar binne in die Afrikaanse samelewing is dit maklik om te glo, maar sodra jy jou voete buitekant hierdie samelewing sit, raak dit bietjie anders ding. En ek het so 'n ervaring gehad in my 3de jaar. Toe was ek oor see. My gesin is nog altyd ryk, my ma se onderwyseres, en ek gaan toe Engeland toe. Ons was 'n paar vriende wat toe getoer het deur Europa. En op hierdie bepaalde toer waarop ons was, so nou 'n klomp Australiërs en Amerikaners en Nieu-Zeelanders, en ons is besig om die wêreld te toer. En die kamp ekskursie wat ek nou gevat het om Europa te sien, beteken dat omdat my ma nou onderwyseres is en sy was nie uit Jinkhoof nie, so ek was op die goedkoper kamp opsie, het ons gaan uitkamp daarso. En ek gaan na die kosdien toe en ek gaan kry my bord kos. En vir een van die rede, elke liewe kamp waarop ek al in die verlede was, wag om op hulle kos gekry het, en dan bid ons en dan sing jy daai liedjie, visbuis en drank. Maar ek weet ons het Australiërs, Nieu-Zeelanders, so ek gaan dan vaar as almal nou nie die Afrikaans ken nie. Maar mense wag amper hulle gaan 'n gesamentlike gebed wees, ten minste. En ek kom agter, ag nee, niemand gaan nie bid nie. En ek kom agter, okay. Jy het miskien met die verkeerde voorveronderstellings in hierdie ding ingegaan. En ek besluit ek gaan net my kop so sak en gaan bid. En ek het nog nie begin bid nie. Toe so 'n Australiese meisie, haar naam is Sarah. En sy vat so aan my skouer en sy sê, "What's the matter? Are you alright?" Want my kop hang. En ek sê in Europa, ek sal staan met te geniet. En ek sê, "No, I'm praying." En sy sê, "Oh to God, that's so cute." En sy roep al maatjies, nie 'n foto van die, okay, hy dink beeldige maatjies. Dit is so cute. En toe besef ek net, wow, waar dit miskien sosiaal aanvaarbaar is, of die sosiale norm is, om in Suid-Afrika, binne in die Afrikaanse samelewing te glo, wil ek vir julle sê, dit is baie meer die geval, dat dit is byna sosiale selfmoord, om binne in 'n westerse samelewing, ek verwys na Europa, ek verwys na Australië, ek verwys na Noord-Amerika, om daar te glo. Daarso is jy 'n grap, as jy 'n Christen is. Jy's 'n ou wat denkbeeldige maatjies het, en in meeste gevalle is dit 'n weird persoon, en jy's een van hulle. En ek wil net vir julle sê dat die geskiedenis sê vir ons dat wat ook al gebeur in die Weste, dis net 'n kwessie van tyd voordat dit oorspoel na Suid-Afrika toe. Nou kan jy sê, "Alright, maar ons kan my boereworsgordyn net bietjie hoër opsit dat hierdie goed is nie inkom nie. Ouens bly as jy klaar geflash het op skool, dan jy weet dan kom werk jy vir die kerk, maar jy bly hierso." Jy kan daai mentaliteit vat en so 'n bietjie van 'n Amish community hierso in Kaapvesdag. Maar die feit van die saak is jy kan jouself nie wegsteek daarvan af nie. Want vermoedelik luister die kinders of die studente of wie ook al, volwassenes ook, musiek, kyk hulle na stories. En as jy kyk na enigiets wat uit Hollywood uitkom, en nou glo my, ek is nou nie die doemprofeet wat sê, pas op, daar's 'n duiwel in jou DStv dekodeerder nie. Al wat ek vir jou sê is dat daar word 'n bepaalde ding gepropageer in 'n fliek. Daar word 'n bepaalde idee vir jou vertel in 'n liedjie. Ek weet nie of julle hierdie goed is luister hier onder in die Kaap nie. Dis nou so 'n ander land. Ek het my paspoort saamgebring. En maar daar was so 'n liedjie, wat is hulle naam, Just Ginger. Ek weet nie of julle gehoor het van Just Ginger nie. Julle gaan almal lag want julle het nou gedink hoe hulle die volkslied gesing het voor die bokke gaan het. Maar voordat het hulle 'n liedjie gesing, dis Faith, Hope, Love, Tolerance. Ek is nou bang want julle ek dink nie julle skop nie. Ek is nou bang ek moet dit sing vir julle. Okay, ek gaan vir julle sing as jy dit so aanhou. Dit gaan so Faith, Hope, Love, Tolerance. It doesn't matter what book you read. Kan julle daai liedjie onthou? En ek onthou almal in die kos sê, "Oh, ek love die liedjie."
Sê kyk, hoorie, wat sing jy? Hy sê maak nie saak wat se boek jy lees nie. Faith, Hope, Love, Tolerance, maak nie saak wat se naam jy vir God gee nie. Dis eintlik almal verskillende name vir dieselfde God. So eintlik moet ons net daadjies vashou, Kumbaya sing. Jou Allah, is jou Krishna, is jou Jesus, is jou Boeddha. Dis eintlik maar net verskillende name vir dieselfde God. Is dit nie wat daai liedjie vir jou sê nie? Dit is so. Maar vir een of ander rede dink ons nie daaroor nie. Ons sing net lekker saam en daai lekker. En dis jou en jou girl se song. En jy maak jy dansvloer oop. Ek weet nie. Maar ons dink nie daaroor oor die goeders nie. Verder is daar stories en ek weet dis nou 'n kerk en ek gaan nie vra of julle om julle hande op te steek nie, want dit gaan baie embarrassing wees as jy lekker ken om hierdie goed te kyk. Maar daar's sekere stories so South Park en Simpsons wat uitstekende sosiale kommentaar maak op die samelewing. Hulle maak uitstekende sosiale kommentaar en een van die goedes wat hulle aanvat is die Christelike geloof. Daar's daai Palatines, ek weet nie of julle al van die Palatines gehoor het hier onder nie. Die Palatines het so liedjie when you couldn't fix a problem with a crucifix. I remember when you were young. Dis jammer ek kan nie die speakers gaan nie. Maar dan sê hy uiteindelik ons was naïef geweest en ons het nou besef dat ons kan nie 'n dingetjie regmaak met 'n crucifix, met 'n kruis, met die hele liewe Jesus idee nie. Ons is nou oud, dit is nou verby. So ons moet besef dat hier sekere idees wat gepropageer word. Die ander dag kyk ek 'n fliek, The Invention of Lying. Ek weet nie of julle al gesien het The Invention of Lying nie. Maar dit gaan oor 'n ou wat nou die leuen ontdek het en wat is die eerste ding wat hy vertel? Hy maak geloof op. Geloof. So wat is die kommentaar wat die fliek maak? Dat geloof is 'n leuen. So ons kan nie anderste as om ons selfone af te sit en om te reageer op hierdie goeders nie. Ons kan nie anderste nie. Dit is nie fisies moontlik vir ons om so soveel strys ek sien nou Vicky, kom ons kyk nou wie se mense wat nou hulle selfone afsit. Ek wil net sê Pastorie moet dit wel heel eerste. Ons kan nie so soveel strys ons koppies so net wegsteek en hierdie goeders ignoreer nie. Dit is daarso. En ouens, ek wil vir julle nou sê dat die Bybel sê vir ons moet engage met hierdie mense. 1 Petrus 3:15 sê, wees altyd gereed om antwoord te gee vir die hoop wat in jou lewe. In Handelinge 17 sien ons hoe Paulus aanvanklik en hy gaan praat met die Jode in die sinagoge en dan is hy besig om die Hebreëse geskrifte aan te haal. Hy kan, want dit is in hulle verwysingsraamwerk. Dan gaan hy na die Areopagus toe in die Grieke. Dit help nie hy al daar Hebreëse geskrifte aan nie, want dit is nie in hulle verwysingsraamwerk nie. En hy haal dan Epimenides en Aratus wat Griekse filosofe was. Hy haal hulle aan om die Christelike storie vir hulle duidelik te maak. So wat ons moet verstaan is dat as die Christelike geloof die waarheid is, as ons vir God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand, dan beteken dit ons kan na hierdie goeie kyk. Ek probeer nie sê jy moet enige ding om jy probeer regverdig nie, maar jy kan na hierdie ouens luister, jy kan na hierdie goeie kyk en jy kan 'n Christelike reaksie op dit stel. Maar ons kerkie, vir ons Afrikaanse kerkie is baie bang daarvoor. Nee. Johan moenie krap word dit nie juk nie. En altyd as dit ek wil nie lelik dink, maar elke keer as 'n tannie dit vir my sê, dit is baie keer 'n tannie wat dit vir my sê. Moenie krap word dit nie juk nie. Dan wonder ek altyd, hoe die so tannie is. Miskien is tannie skepties dat hierdie ding waaraan tannie glo, hierdie gemaksone, miskien is dit nie waar nie. En as tannie krap gaan tannie agterkom dat hierdie ding is eintlik nie waar nie. En tannie hou van die feit dat dit ware dag is. Moenie dit krap word dit nie juk nie. Maar ouens, as dit regtig die waarheid is, dan sal dit mos opstaan teen enige ondersoek wat jy stel. En dit is wat ons agtergekom het. En as ons met skeptiese mense praat, en dit is waarvoor ek en Oude dis waar ons regtig passievol is, om met skeptiese ouens te praat. Nou as horde skeptiese mense daar buite binne in die Afrikaanse gemeenskap ook, om met hulle te praat oor die evangelie. En dan wat lekker is as jy met hulle praat, jy kom heeltemal van 'n ander angle af. Die ander dag Waterkloof Hoërskool is 'n hoërskool daar in Pretoria. En ken julle hulle? Wel, hulle flash nou nie soos julle nie, maar hulle speel goeie rugby. En die jeugwerker bel my en hy sê hy het hierdie ateïstiese ouetjie. En hierdie Johannes is sy naam. En Johannes kom na my toe wat nog ons 'n Bybelse naam is. En Johannes kom sit daar so saam met my en ek vra hom, Johannes, wat is jou geestelike oortuiging? En hy staan so, jy kan sien hy's nou dis om hierdie ouetjie te shock, hierdie ouetjie wat nou ek is. En hy sê ek glo niks. En ek sê okay, great. Maar hoe verduidelik jy die oorsprong van die werklikheid? Hoe verduidelik jy die oorsprong van die heelal? En soos ek met hierdie ouetjie praat, kom ek agter hy het verwag ek gaan vir 'n klomp Bybelversies gooi. Maar hy was heeltemal ontkant gevang toe ek nog gepraat het oor die wetenskap, toe ek nog gepraat het oor die geskiedenis en toe ek nog gepraat het oor die filosofie. Hy was heeltemal ontkant gevang en ons het 'n baie goeie gesprek gehad en aan die einde toe sê hy, okay Johan, ek het nou hier ingestap, ek is nou nie seker nie wat nou. En dit is wat vir my lekker is. So wat ek vandag vir julle wil wys, net so vinnig, is dat daar 'n bepaalde angle is wat ek dink 'n goeie manier is om vir mense te wys wat maak die Christelike geloof so uniek.
Want die Christelike geloof kry nie 'n baie goeie rep op die stadium, kry nie baie goeie publisiteit of advertensie in die media nie. Die ander dag toe kyk ek 'n fliek, dit klink verskriklik af, ek die hele tyd fliek kyk, maar ek is nie bedien, ons doen niks nie. En hierdie storie se naam was Easy A. Hier's 'n paar van die jong mense wat dit vermoedelik gekyk het. Moet nie jou hand opsteek nie, dis embarrassing. En maar wat ek onthou, ek het net so 'n stukkie daarvan gesien. Ek beloof dit was net 'n stukkie. Toe kyk ek weg. Maar in daai stukkie wat ek gesien het, was hoe die Christene uitgebeeld word. Die Christene is die fundamentaliste. Die Christene is hierdie simpel mense. Die van julle wat nou gesien het, kan net in julle geheim julle koppe knou. Maar die Christene is die weird outjies, seker judgmental mense wat met hulle Bybelversies rondbetoog en wat net heeltyd oordeelkundig is. Is dit nie maar hoe Hollywood meeste van die tyd Christene uitbeeld nie? So ons sit met hierdie agterstand. So hoe kan ons vir mense wat geweldig skepties is teenoor die Christelike geloof, so ietsie vertel van die Christelike geloof? Nou om te sê, wat is die uniekheid van die Christelike geloof? Is om te sê, beskryf God en gee 3 voorbeelde. Dit is 'n baie moeilike taak. Maar ek gaan nietemin probeer om vir julle 3 of ek dink is 5 goedjies te sê wat ek dink vir my nogals uniek is van die Christelike geloof. Die eerste een is God se natuur, die tweede enetjie is ons natuur. Die derde enetjie is God wat ons kom haal het. Betroubaarheid van die weergawes en dan die opstanding. Nou, kom ons klim sommer hierso in by God se natuur. Hier is 'n klein bietjie tegnies, maar julle Kaapenaars het mos matriek. In Johannes 17 vers 4 tot 5 staan ons so: Ek het U op die aarde verheerlik, die werke volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Nou as jy mens in die vorige hoofstuk kyk na Johannes 16, aan die einde daarvan daai hoofstuk, is hier ietsie vreemds wat gebeur. Nie vreemds nie, maar iets interessants wat gebeur. Baie mense, baie van julle, ek weet nie of julle al 'n Jehova getuie gehad het of julle Jehova getuies hier onder in die Kaap het nie, wat in jou deur kom klop of met 'n moslim al gesels het nie. Maar een van die goedes waarop hulle op jou pik is die 3-eenheid. So as jy dan in gesprek met hierdie mense was, dan gaan hulle met jou praat oor die 3-eenheid en meeste van die tyd sit Christen daarso met 'n bek vol tande. En jy weet nie regtig wat om vir hulle te sê nie. En ek gaan nie vandag vir julle die beste voorbeeld sê, dit is hoe die 3-eenheid werk en jy gaan 'n groot aha oomblik wees nie. Die 3-eenheid is 'n baie komplekse ding. Ek gaan dit toegee. As ek praat met 'n Jehova getuie of met 'n moslim of met enigiemand wat 'n probleem het met die 3-eenheid, gaan ek toegee, dit is 'n baie moeilike ding. Maar kom ons kyk ten minste net wat die 3-eenheid sê. Kom ons kyk net van 'n ander angle. Wat die 3-eenheid sê is, God is een met 3 persone. En hierdie 3 persone, volgens Johannes 17 hierso, is nog van altyd af, van voordat die wêreld bestaan het, besig om die ander een te verheerlik. Die Seun verheerlik die Vader verheerlik die Seun, die Gees verheerlik die Seun. So binne in hierdie gemeenskap van die 3-eenheid is die een persoon besig om die ander een te verheerlik. Nou C.S. Lewis het gesê, kom ons kyk eens wat C.S. Lewis gesê het. Hy het gesê, by the way, C.S. Lewis is 'n baie oulike ou om te lees. Reinhold, julle met sommer mense onder kerklike tugplaas as hulle nog nie sy Mere Christianity gelees het nie. En hy sê hierso, kyk of jy dit kan volg. Hy sê, the Father, Son and Holy Spirit glorify each other. At the center of the universe, self-giving love is the dynamic currency of the Trinitarian life of God. Ek weet die letters met woorde met baie lettergrepe, maar probeer volg. The persons within God exalt, commune with and defer to one another. When early Greek Christians spoke of perichoresis in God, they meant that each divine person harbors the other at the center of his being, in constant movement of averture and acceptance. Each person envelops and encircles the others. Nou wat Lewis hier so sê is, die vroeë Griekse kerk het gekyk na hierdie hele konsep van die 3-eenheid. En vir die Jode wat nou Christene geword het, ek meen hierdie ouens was gedrill harder as die Springbok rugby span dat God is net een, jy kan niks aan God gelyk maak nie. En hierso kom Christus en hy sê ek is God. Hier begin hierdie gedagte van die 3-eenheid. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. En hulle besef toe dat binne in die 3-eenheid, binne in hierdie Godhead, soos wat Lewis dan verwys, is daar 3 persone en van altyd af is die een besig om die ander een te dien, is die een besig om die ander een te verheerlik. Nou dit is 'n moeilike konsep en wat hierdie perichoresis sê is, hierdie Griek het gedink dat daar is 'n tipe dinamika, daar is amper 'n dans wat gebeur. Die een dien die ander een, die ander een dien die ander een. En dit is waar ons woordjie kry koreografie vandaan, is perichoresis. Hulle praat van die divine dance, the divine dance. En dit is wat ons binne die 3-eenheid het. Nou, jy kan binne die ander gelowe en jy weet van altyd lekker. Ons sê God is liefde. Meeste gelowe sal vir jou sê God is liefde. Maar jy het 'n bietjie van 'n probleem om te sê in enige een van die ander gelowe, behalwe die Christelike geloof wat 'n 3-eenheid het. Hoekom sê ek so? Binne in Judaïsme en binne in Islam is die groot ding wat hulle sê, God is een. Jy kan niks aan God gelyk maak nie. As jy in Islam iets aan God gelyk maak, soos Christus, is die grootste sonde wat jy kan doen. Ek dink hulle noem dit shirk of iets. Ek spreek dit verkeerd uit. Maar dit is die
Maar dit is die verskriklikste sonde wat jy kan doen, is om enigiets aan God, hierdie transcendente weg van ons wese toe te eien. Hy is een. Hierdie drie eenheid is 'n absolute heresie. Jy kan nie daaraan raak nie. In Boeddhisme en Hindoeïsme het jy 'n pantheïstiese of 'n panentheïstiese idee van God. So, hulle idee is God is in alles en alles is God. Jy weet, hierdie tafel is Godheid, hierdie stoel is Godheid, meeste goed is Godheid, miskien met die uitsondering van Udo, maar meeste van alles om ons is deel van hierdie Godheid. So hulle God is in die natuur. Wie van julle het al Avatar gekyk? Dis of die panentheïstiese gedagte van God is hierdie energie, as ek dit net bietjie kan populariseer vir die mense van julle wat nie maatjies het nie, kan verduidelik hoe dit werk. Maar hier is 'n probleem. Hoe kan God liefde wees in enige van daai gedagtes van God? Hoe kan God liefde wees voor die skepping? Want liefde het 'n objek, nie waar nie? Om liefde te wees, moet jy vir iets lief wees. Anders vir wat is jy lief? So liefde het 'n objek nodig. Nou binne in pantheïsme, panentheïsme, Hindoeïsme of Boeddhisme is daar nie 'n ander nie. Ons almal is deel van hierdie Godheid. So God kan onmoontlik liefde wees want ons nie 'n objek nie. Want alles is God en God is alles. So daar kan nie liefde wees nie. En binne in Islam en Judaïsme kan God ook onmoontlik liefde wees want hy's een. So voor die skepping kon God se karaktereienskap, een van sy groot karaktertrekke, kon onmoontlik gewees het liefde. Want vir wie was hy lief? So liefde het 'n objek nodig en die enigste plek wat dit bied, is die Christelike idee van die drie eenheid. Die enigste manier dat God liefde was voor die skepping, voordat daar 'n objek was, is binne in die Christelike geloof en in die gedagte van die drie eenheid. En ek het altyd gedink, toe mense gesê het God is liefde, dat dit beteken ja, God ag liefde belangrik. Liefde is cool. En op God se lysie van goed wat belangrik is liefde daar. Maar as ons sê God is liefde in die gedagte van die drie eenheid, dan beteken dit is sy wese. Dit is letterlik wie hy is liefde. Verstaan julle dit as ek dit vir julle sê? Binne in hierdie gemeenskap van die drie eenheid is die een besig om die ander een te verheerlik. Die ander een is besig om die ander een te verheerlik. En die basis daarvoor, soos wat Lewis sê, is mutual self-giving love. The persons with God exalt, commune with and defer to one another. God, when they spoke of perichoresis, harbors the others at the center of his being in constant movements of a virtue and acceptance. Dit is wat binne in die drie eenheid gebeur. En ek dink en onthou net, liefde is vandag die wagwoord. Want almal sal vir jou sê, die mense wat ten minste in God glo, weet wat, ek glo in 'n God van liefde. Jy weet, dis wat ek glo. Dan dink ek die drie eenheid is 'n great manier om met hulle te sê, ek ook. Maar ek dink nie met jou panentheïstiese new age gedagte kan jy regtig sê God is liefde nie. Want vir wie is hy lief? Vir wie was hy lief voor die skepping? Ons kan dit net sê binne in die drie eenheidsleer van Christus. Daar gaan baie mense sê, en ek kry hierdie beswaar geweldig baie. Hoorie so, as God vir ons sê ons moet hom lief hê, wat is die grootste gebod? Jy moet vir God lief hê en jy moet vir jou naaste lief hê. Wil God dan hê ons moet sy cheerleaders wees? Wil God dan die hele tyd hê ons moet net vir hom die hele tyd lofliedere sing en prys? Weet jy wat, ek wil nie so God aanbid wat die hele tyd wil vertel word hoe goed hy is nie. Maar waaroor dit gaan? En toe Christus vir ons gesê het wat sy grootste gebod, het hy gesê ek wil nie hê jy moet hierdie lofliedere sing as gevolg van my nie. Ek wil hê jy moet daai lofliedere sing as gevolg van jou. Hoekom sê ek dit? Want God weet dat binne in die drie eenheid, dis hoe liefde werk, moet jy met 'n mutual self-giving love, jy moet opgee, jy moet vir iemand anders lewe. En wat God sê is, as jy regtig gelukkig wil wees, as jy regtig wil weet waarvoor jy gemaak is, dan beteken dit jy moet vir iets buitekant jouself lewe. En daarom die grootste gebod. Wat sê die grootste gebod basies? Lewe vir iets buitekant jouself. Moenie vir jouself lewe nie. Die gevaarlikste ding in hierdie wêreld is selfsug. Die gevaarlikste ding in hierdie wêreld wat elke liewe historiese konflik omtrent kan opsom, is die gedagte van selfsug. En wat God vir ons sê in die grootste gebod is lewe vir iets buitekant jouself. Kom weg uit jouself uit. En hierdie ding word vasgevat in die drie eenheid. Nou ouens, ek gee vir julle evangelisasie 101. So dis 'n bietjie om uit 'n brandslang te drink. So ek vergewe my as ons nie baie tyd hierso op spandeer nie. Maar toe ek besef het waaroor God se natuur gaan en dat hy werklik liefde is, was dit vir my besonder. En ons gaan 'n bietjie daai tyd daaroor gesels as 'n paar van julle bietjie verder duidelikheid wil hê daaroor. Maar die tweede ding wat vir my fascinerend is van die Christelike geloof, is die sondige natuur van die mens. Nou dit is so 'n bietjie polities onkorrek vandag, is dit nie? Om te sê dat die mens is sondig. Hoe kan jy sê ons grondwet sê dan ons is inherënt goed? Hoe wil jy nou as 'n Christen sê, dis so primitief om te sê dat die mens is inherënt sondig? Het julle al daai beswaar gekry of daai beswaar gesien wat mense sê, dit is 'n primitiewe leerstelling. Moenie daai goeders na my kant toe gooi nie. Nou mense wat dit sê is baie naïef in hulle lees van die geskiedenis. Want
wat die Genesis verhaal ten minste vir ons vertel, van Genesis 3 af, is ons net besig om verder en verder weg te beweeg van God af. En daar's verhoudings wat hier so in mekaar gevat het. Dis die verhouding tussen die God en mens, die verhouding tussen mens en mens en die verhouding tussen skepping en mens. En dis wat Genesis 3 regdeur tot by Christus uiteindelik gaan, is net hoe die mens heeltyd in konflik en verder weg beweeg van God en God wat nie die hele tyd oorbegin met ons. Maar vergeet van die Bybelse narratief. As jy kyk na die geskiedenis, ouens, is dit iets verskrikliks. As jy kyk na goedes wat Genghis Khan gedoen het, as jy kyk na die geskiedenis van hierdie kontinent waarin ons beleef. As jy vandag net die beeld oopmaak, ek weet nie of julle die beeld kry nie, wat is julle die burger? As julle klaar die burger geëet het en daarna dit gelees het, dan gaan jy sien dat dit was 'n simpel grapjie, ek vra om verskoning. Dan gaan jy lees van al die verskriklike goedes wat in die wêreld gebeur. En as jy dan daarna kan kyk en sê, weet jy wat, die mense is inherënt goed, dan is jy baie naïef. En weet jy wat is interessant? In die begin van die vorige eeu, in die begin van die 20ste eeu, het baie ouens, hulle was baie optimisties oor die menslike kondisie. Hulle het gesê, die mense is elke dag net besig om beter en beter te word. Met ons tegnologie, met ons inligting, met die wêreld wat kleiner word, is die mens net besig om beter en beter te word. En die humanistiese filosofe was baie opgewonde oor hierdie gedagte. En wat gebeur toe? Die 20ste eeu draai uit om die mees bloeddorstigste eeu te wees, meer as al die ander eeue saam. Ten minste, kom ons praat van na Christus. Meer as al die ander eeue saam. Hierdie tegnologie het uiteindelik net opgeëindig om meer mense vinniger dood te maak. Is dit nie wat gebeur het nie? Ons sit met die Eerste Wêreldoorlog, ons sit met die Tweede Wêreldoorlog, ons sit met ouens soos Hitler, ons sit met ouens soos Stalin. En na die Tweede Wêreldoorlog, was die humanistiese filosofe geweldig depressief. En hulle sê, wat het gebeur? Wat gaan aan met die mens? En selfs die skeptiese ouens, selfs die sekulêre ouens sal vir jou sê, die enigste mense wat nie ontnigter was deur hierdie gedagte nie, was die Christelike filosofe. Hulle het gesê, Genesis 3, daar is iets fout met die mens. Daar's iets in ons wat net rebels is. Daar is iets in ons, inherënt, wat net in rebellie is teen hierdie wêreld. En ouens, ons kan aangaan, maar een van die goed wat my nogals regtig tref, ek weet nie of julle bekend is met wat gebeur het in Rwanda in 1994, met die Hutu-Tutsi moorde wat daar plaasgevind het nie. As julle, dit is die laaste keer dat ek 'n fliek wil maak, maar as julle 'n verskriklike fliek wil sien, Hotel Rwanda is 'n ding wat jy een keer kyk, jy kyk hom nie weer nie. En daarso kan jy sien wat daar gebeur het. Ek dink hoekom daai fliek my so geraak het, is die feit dat ten minste met Hitler en ten minste met wat in die konsentrasiekampe daar gebeur het, daar was ten minste 'n bietjie afstand met hoe daai mense doodgemaak het. Daar was ten minste 'n geweer in die tussen dit of 'n gaskamer. Maar daai Hutu-Tutsi moorde, dit was pangas. Dit was verskriklik en ek dink die statistiek is iets soos 800,000 Tutsis wat doodgemaak is in 'n kwessie van 2 weke. En as jy daarna kyk, dan kan jy nie vir my sê dat die mense is inherënt goed nie. Maar dan gaan jy miskien sê, ag, weet jy wat, dis net 'n barbaarse Afrika volk. Wel, dan vat jy net so 'n paar dekades vroeër na Nazi-Duitsland toe. Nazi-Duitsland was die ouens wat na Richard Wagner musiek geluister het, Friedrich Nietzsche filosofie gelees het. Hulle was so laat die dae gesofistikeerd soos wat jy kon kry. En wat doen hulle in die dag? Hulle maak 6 miljoen Jode dood. Daar's iets in die mens en daar's iets inherënt fout met die mens. En dis wat die Christelike wêreldbeskouing vir ons nog altyd vertel. So hierdie ding wat polities onkorrek is, ek sê vir julle, dit kan nie meer akkuraat wees met die werklikheid nie. Ons gedagte, die idee van original sin jive 100% met die werklikheid. So dis my tweede punt. Nou wil ek gou by julle kom oor ietsie wat vir my nog gespret is. En dit is ek weet nie die van julle wat nou ryk is en DStv by die huis het. Doen jouself 'n guns en kyk oor die Paastyd of oor Kersfees. Kyk bietjie na hierdie National Geographic, History Channel, Discovery Channel. En die van julle wat nou al dit gedoen het, sal sien dat die titels van die goedes wat daar onder verskyn op jou DStv ding is Bible Uncovered, The Real Jesus, Bible Code. Het julle dit al gesien? En dan is dit al die verskillende goedes. In die een storie was Jesus getroud met Maria Magdalena, in die ander storie was hy homoseksueel en die ander storie het hy nie bestaan nie. Al drie stories weerspreek mekaar. Ek het nog altyd gedink ek wil hê hierdie mense moet om 'n tafel sit en met mekaar praat. Want op die verskillende kanale weerspreek hulle stories mekaar. Maar jy sal baie selde die ortodokse weergawe kry van wat ons in die evangelies kry as dit kom by hierdie kanale. En dis baie populêr en iemand soos Bertrand Russell wat 'n baie bekende filosoof is, het gesê historically it is quite doubtful whether Christ ever existed at all and if he did we know nothing about him. So dit is wat die hyperskeptiese mense sê oor Christus. So as jy met baie mense wil praat oor Christus en hulle vertel dat ek en Christus is ons antwoord op ons probleem. Ek dink Christus is ons antwoord op hierdie probleem in ons harte. Dan gaan jy sê, dit is onwaarskynlik dat hierdie persoon eers ooit bestaan het en as hy bestaan het soos Bertrand gesê het, dan weet ons niks van hom af nie. Nou kom ons kyk dit gou-gou, nie as Christene nie, maar net gou-gou as historiese of dit enigstens moontlik is.
Nou, Gary Habermas is 'n baie bekende historikus. Hy is daar by Liberty Universiteit in die VSA. Hy was 'n skeptiese ou wat toe vir een van die redes besluit het hy wil 'n PhD-studie doen op die opstanding. En glad nie as van 'n Christelike perspektief af nie. En toe hy klaar is met sy PhD, toe kom hy agter daar's nogal eintlik 'n kredietwaardigheid in hierdie ding. En hy het sy teses gepubliseer en hy het toe aan die ander kant uitgeklim en hy's 'n baie groot Christelike apologeet vandag. En hy sê ons kan meer as 60 aspekte van Christus se lewe bevestig sonder om aan die Bybel te raak uit nie Christelike bronne. Trouwens, jy raak glad nie eens aan die Bybel met die tweede ding nie. Jy kan meer as 120 aspekte van Christus se lewe bevestig uit nie Bybelse bronne. Nou gaan jy vir my vra watse bronne? Wel Tacitus sê byvoorbeeld Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Dis wat Tacitus gesê het. Josephus, kyk sy leeftyd 37 tot 97. Hy sê, at this time there was a wise man named Jesus. His conduct was good, and he was known to be virtuous, and many people from among the Jews and other nations became his disciples. Pilate condemned him to be crucified and to die, but those who became his disciples did not abandon his discipleship. They reported that he had appeared to them 3 days after his crucifixion, and that he was alive. Accordingly, he was perhaps the Messiah, concerning whom the prophets have recounted. Dis wat Josephus gesê het, nie 'n Christen nie, hy's 'n Joodse historikus gewees. Marabar Serapian sê, what advantage did the Jews gain from executing their wise king? Nou, hier het ek net vir 'n klomp name genoem, nie Bybelse ouens wat vir ons vertel, hulle sê nie noodwendig Jesus is die seun van God nie, maar hulle sê daar was ten minste so 'n historiese persoon in die 1ste eeu in Palestina. So daai hiperskeptiese mense wat vir sê daar was nooit so 'n persoon nie, wel, jy kan nie vir hulle, en ek het nou baie mense baie outjies uitgehaal, Marabar Serapian, Josephus, Tacitus om met 'n paar te noem. Ek kan vir jou Pliny die Jongere gee, die Talmud etc. Nou, wat van die Nuwe Testament? Is die Nuwe Testament enigstens betroubaar? Nou, as ons kyk na ander antieke historiese dokumente, soos die Iliad of die Caesars at Gallic Wars, nou as jy wil kyk of 'n bepaalde dokument betroubaar is, dan kyk jy na hoeveel manuskripte het ons van hierdie bepaalde dokument en hoe ver is die vroegste dokument van die oorspronklike gebeurtenis af? Maak dit vir julle sin? Hoeveel manuskripte het ons van hierdie betrokke gebeurtenis en hoe ver is die eerste manuskrip van die betrokke gebeurtenis? Nou as ons kyk na die Iliad, dan sit ons met, en dit is een van die meestes wat ons het in antieke geskiedenis, sit ons met 634 en die vroegste manuskrip wat ons het van die Iliad is 500 jaar. As dit gaan oor Caesars se Gallic Wars, dan sit ons met 10 manuskripte en dit is meer as 950 jaar, die vroegste manuskrip wat ons het, weg van Caesars se Gallic Wars self af. Nou niemand vandag, geen skeptiese ou, gaan vir jou Caesar weggooi as 'n historiese figuur nie. As jy vir Caesar weggooi, dan kan jy net sowel vir Mandela weggooi. Jy kan nie, geen slim, denkende, skeptiese ou gaan dit vir jou kan sê nie. Maar hulle wil die Nuwe Testament weggooi. Maar dit is 'n bietjie van 'n probleem. Jy sien, van watse manuskripte het ons vir die Nuwe Testament? Ons het 5686 Griekse manuskripte, ons het 10000 Latynse manuskripte en ons het 15000 ander. Ons het altesaam meer as 30000. Die enigste antieke historiese dokument wat meer betroubaar is as die Ou Testament is die Nuwe Testament. As ons net kyk na die kerkvaders, as ons daai manuskripte los, as ons net kyk na die kerkvaders se aanhalinge, sit ons met 36286 aanhalinge. By early church fathers of the 2nd to the 4th centuries, we can reconstruct the entire New Testament minus 11 verses. Ons kan die hele Nuwe Testament saamstel as ons net kyk na die aanhalinge van die vroeë kerkvaders minus 11 verse. Hier is nie noodwendig die goed wat jy gaan kry op National Geographic nie, maar ek beloof julle dit is akademies kredietwaardig. Bruce Metzger is 'n baie bekende teoloog van Princeton. Hy sê, the Mahabharata of Hinduism is copied with only 90% accuracy and Homer's Iliad with about 95%. By comparison, the New Testament is about 99.5% accurate. Kom ons kyk wat sê Frederick Kenyon. En luister, hierdie ouens is op die grens van liberaal wees, nee. Hierdie is nie konservatiewe gereformeerde predikante wat ek hier aanhaal nie. So Frederick Kenyon sê, the number of manuscripts of the New Testament, of early translations from it, and of quotations from the oldest writers of the church is so large that it is practically certain that the true reading of every doubtful passage is preserved in some one or other of these ancient authorities. This can be said of no other ancient book in the world. Nou gaan jy sê, alright, ons het nou hierdie oorleweringe, en hierdie kry jy baie, maar Jesus het nooit gesê dat hy is God nie. Jesus het nooit gedink hy is God nie. Jesus was 'n great spreker. Nou, trouwens, ek het 'n profie en Reinhold ken hom ook goed. Ek gaan nie sy naam noem nie. Maar hierdie profie was op die pik, hy gee teologie daarso, baie nice ou, baie oulike ou. Maar as jy met hom gepraat het, so 'n bietjie agtertoe deure, dan sou jy agtergekom het hy glo nie noodwendig dat Jesus die seun van God is. So as hy hom gevra het, wie was Jesus? Hy Jesus is 'n great ou. Regtig 'n great morele spreker. Thumbs up. Hy was 'n
ek sal selfs sê beter as Boeddha. Great morele kode vir die Midde-Oosterse wêreld destyds gebring. Regtig 'n ou wat 'n mens kan volg. Maar hy het nooit gesê hy's God nie. So jy kan nie dit regtig sê nie. Die moslim gaan ook vir jou sê, waar sê hy ek is God? Die Jehova getuies gaan vir jou ook sê, waar sê hy ek is God? En dis ook gaan die liberale ouens ook op daai bandwagon klim. En jy kry ouens so Sakkie Spannenberg en Hansie Wolmerans. Dis ook ouens wat in die Gauteng is, ons vra om verskoning dat ons hulle geproduseer het. Ja, ek sê dit was lelik. Maar nêrens sê hulle ek is God nie. So wat maak ons daarmee? Maar jy sien, Jesus se gunsteling manier om na homself te verwys was seun van die mens, nie waar nie? Maar as hy na homself verwys as seun van die mens, dan dink baie ouens hy het dan vergewys, dit is seker sy menslike natuur. Hy seun van mens, seun van God verwys na sy goddelike natuur. Seun van die mens was definitief 'n direkte aanspraak op goddelikheid. Dit verwys na Daniël 7 vers 14, wat daar staan dat hy gaan uiteindelik kom soos die seun van die mens op die wolke. En dit was 'n teken op goddelikheid, niks anders nie. So toe hy gesê het hy's die seun van die mens in die Markus Evangelie voor die hoofpriester, dan sê hy jy sal die seun van die mens sien aankom op die wolke. Dan skeer die hoofpriester sy kleed. Hy's duidelik ontstel. Hoekom is hy ontstel? Want Jesus het gelaster, hy het gesê hy's God. So die seun van die mens, slagspreuke wat ons het. En ek werk nou uit die Markus Evangelie uit, want dis die vroegste wat ons het. So die ouens gaan vir jou sê, jy kan nie Johannes vertrou nie. Johannes is baie later geskryf. Johannes het gedroom of wie ook al Johannes geskryf het. So kom ons werk uit Markus, hy's die vroegste. Hulle sê hy is omtrent so 65 na Christus geskryf. Wat van die ander goeters? Jesus se uitsprake was anders as ander rabbies. Jy sien, in daai tyd, as jy nou 'n rabbi was, dan was jy in 'n bepaalde rabbiniese tradisie. So as 'n klein laaitjie, moes jy daai Torah opswat, jy moes dit kon memoriseer en dan agtervolg jy 'n rabbi. As jy van hom hou, jy word sy groepie. Jy word sy rabbi groepie. En jy agtervolg hom nou en dan hang jy half net so op afstand en dan eendag sal hy vir jou roep en sê, "Alright, sê gou vir my die Torah op." En dan moet jy die hele ding kan memoriseer. En dan sê, "Okay, jy kan my volg." En dan wat jy doen as jy 'n rabbi is, jy quote die hele tyd daai ou en jy sê hy sê dit en die rabbi voor hom het dit gesê. Dit is hoe rabbiniese tradisies gewerk het. So hulle die hele tyd terugverwys. Maar wat het Christus gedoen? Hy het gesê ek sê vir julle. Is dit nie waar nie? Hy het van net homself gepraat. Hy het nooit verwys na enige ander rabbiniese tradisie of hierdie ou nie. En dit is hoe die rabbiniese tradisie gewerk het. So Jesus se uitsprake was baie anderste. Hy het heeltyd gesê ek sê vir julle. Julle het miskien dit gehoor, maar ek sê vir julle. Moses se wet het dit vir julle gesê, maar ek sê vir julle. Ek het dit kom vervul. Wat van iets soos die vergifnis van sondes? Hoekom kan ons sê dat Jesus het daardeur gesê dat hy is God? Wel, kom ons sê ek stamp Reinhold se simpel 4x4. En Udo kom hier so in en Reinhold is nou baie kwaad want hy kan nou nie meer met sy 4x4 rondjaag nie. En Udo kom hier so aan en hy sê, "Ag moenie worry nie, Johan, Reinhold, ek vergewe jou." Dan gaan Reinhold nog steeds ontstel wees met Udo, want hy gesê, "Wow, hy het teen jou die skade aangerig nie. Hy het teen my die skade aangerig. Jy kan nie gaan vergewe nie." En die reaksie van die Jode, van die Fariseërs was baie dieselfde. Hulle het baie keer gesê, "Wie is hy om sondes te vergewe?" Hoekom het hulle dit gesê? Want hulle sê, "Wow, jy het nie teen God, ons het nie teen jou gesondig nie. Wie is jy om sondes te vergewe? Ons het teen God gesondig." En dan sê Jesus, "Ja, presies. Ek weet en ek vergewe jou." Sê, "Nee, jy verstaan nie. Ons het nie teen jou gesondig nie. Ons het teen God gesondig." Ek weet. Ja, ek vergewe jou. En daai ding het nog ons vir so 4 evangelies aangegaan. Hoe hulle dit nie verstaan het nie. Maar verstaan julle dat Christus wat sondes vergewe, was 'n direkte wysing na sy goddelikheid. Hy het niks anders daardeur probeer sê nie. Hy het gesê, "Julle het teen my gesondig, toe julle gesondig het en ek vergewe jou." So hy wat sondes vergewe het, was 'n direkte aanspraak op goddelikheid. Die feit dat hy sy opstanding voorspel het. Ek gaan net so vinnig daarop hang en ek gaan vinnig vertel. Dis 'n lekker manier om met moslems te gesels. Dis pret. Moslems sal vir jou sê dat Christus was 'n goeie profeet gewees. Hy was 'n great profeet. Hulle sê vir jou baie goed. Hulle vir jou sê hy's uit die maagd uit gebore, hy het baie wonderwerke gedoen. Hulle sê net nie hy het dood gegaan aan die kruis nie. So dis die enigste ding. Maar verder gee hulle vir jou baie rakende Reinhold aandagspan is so 20 minute, so dis net verby. Hy het goed gedoen, hy het baie goed gedoen. Nou, waar was ek? So die Koran sê vir ons baie van Jesus en wie hy was. Maar hulle sê uiteindelik hy was 'n groot profeet geweest, hy het nooit aanspraak daarop gemaak om God te wees, hy het nooit dood gegaan in die kruis nie. Maar die probleem wat hy het is, ons het baie verse waar hy sy eie dood voorspel. Nie waar nie. Ons het klomp verse waar die heeltyd sy eie dood voorspel. Nou sit jy met 'n bietjie van 'n probleem, want die Koran sê dat hy nie dood gegaan in die kruis nie, maar die Koran sê ook hy was 'n groot profeet. So jy het 'n bietjie van 'n probleem. As hy dood gegaan het in die kruis,
as hy doodgegaan het in die kruis, dan beteken dit die Koran is verkeerd, want die Koran sê hy het nie doodgegaan in die kruis nie. As hy nie doodgegaan het in die kruis nie, dan is die Koran ook verkeerd, want dan was hy nie 'n goeie profeet nie. So either way, dis 'n bietjie van 'n catch-22. Hy verloor. Ek jammer ek het net iets leuks gesê, maar dis baie moeilik. So dis 'n bietjie van 'n catch-22. So die feit dat Christus sy opstanding voorspel het, is 'n catch-22 vir die moslems, want hulle sê hy is 'n groot profeet, en as jy 'n groot profeet is, dan kry jy nogals gewoonlik jou profesie reg. En dit beteken dat of hy doodgegaan aan die kruis, maar as hy doodgaan in die kruis, dan verloor Islam, want hy volgens die Koran het hy nie doodgaan in die kruis nie. So jy kan nie regtig wen nie. So die ander ding is, met al die aansprake wat Christus gemaak het op sy eie goddelikheid, sit jy met 'n bietjie van 'n probleem. Jy kan nie na Christus kyk en sê, weet jy wat, hy was 'n groot morele spreker nie. Hoekom nie? Want hy het gedink hy was God. Dit is baie duidelik uit wat ons nou net bespreek het en deur die lees van die evangelies, dat Jesus het gedink hy is God. Nou, dis baie lekker om vandag te sê hy was 'n goeie morele spreker, hy was 'n goeie ou, soos wat ons prof hier op pot gesê het, great ou, regtig 'n goeie mens. Maar jy sien, as ek vir julle sê ek is die predikant van Bellville, dan is ek is redelik mal, want ek is nie. Ek vra om verskoning daarvoor. Maar dit is so ver van die werklikheid af, as wat ek vir julle sê, dat ek is God self nie. Sê my dit saam. Vir my om te sê ek is God self, is die verste moontlike plek wat ek van die werklikheid af kan wees. Ek sal in 'n baie sterk, wat noem dit, ek wil net die beter woord kry, inrigting moet wees, as ek sulke stellings maak. So, as Christus gesê het, hy is God, maar hy was nie God nie, dan kan ons nie sê hy was 'n goeie morele spreker nie. Hy was waarskynlik so mal soos 'n eier. As hy die seun van God was, as hy God was, en hy was nie God nie. Nou kan jy sê, okay, maar miskien het hy gejok daaroor. Alright, want hier is 'n bietjie van 'n probleem. Ek is heeltemal bereid om vir julle te sê, ek is die predikant van Bellville, ek beloof julle, ek het my nog nie gesien preek nie, ek is in die konstiturie, maar ek is bereid om daai grappie nog eens 'n eentjie te vat. Totdat jy vir my sê, okay Johan, as jy nou nie gaan op 'n jok nie, gaan ons jou doodmaak. Dan gaan ek vir sê, nee man, jy het my verkeerd verstaan. Jy het gesê ek is predikant van Bellville, en ek sê ek ken die predikant van Bellville. Ek het dit nooit gesien, jy het my verkeerd verstaan. Maar as jy my dreig met die dood, gaan ek vinnig my leen verander, neem jy dit saam. Maar Jesus het nie. Jesus, en hier is waar die Engelse dingetjie mooi deurgaan, who would die for a lie? As Jesus geweet het, hy is nie God self nie, hoekom sal hy deur daai kruis gegaan het? Hoekom sou hy gejok het daaroor? So Jesus het met twee goedes, of hy was mal, want hy definitief gedink hy is die seun van God, maar hy was nie. So hy's so mal, en hy's die malste tipe mal wat jy moontlik kan kry, of hy het gejok daaroor, maar dit maak nie sin nie, want hy het vir almal om gesê, moenie jok nie, so hy sou die grootste skynheilige ou gewees het wat nog ooit geleef het, 1, en 2, hy was bereid om dood te gaan vir daai leuen. Mens jok gewoonlik om uit die moeilikheid te kom, nie om in die moeilikheid in te gaan nie. So dit maak nie sin nie. So miskien was hy wie hy gesê het hy was. Hy was God. Verstaan jy, jy het 3 opsies met God. Jy kan nie vir Jesus sê, jy kan nie vir hom 'n mooi morele hoekie opsit en sê hy was 'n great ou nie. Jy het nie daai opsie met Jesus nie. Hy maak dit nie vir jou moontlik nie, maar hy het gesê hy's God. Jy het 3 opsies. Of hy was mal, of hy het gejok, of hy was God. Dis dit. En as jy met 'n skeptiese ou praat, moet jy dit vir hom kan uitwys. Dit is nie miskien net oorlewings van mites nie. Ek voel die sugte, ek weet nie of dit die meervoud is van sug nie. Kom nou deur, maar gee my nog net 'n kans. Hierso in Johannes 8 het ons 'n great teks. Dis die vrou wat op heterdaad betrap is. Meeste van julle ken dit en dis 'n uitstekende teks. Ek lees vir julle vanaf vers 4. Meeste hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betraf. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Nou gaan julle sien dat die 2 goedjies wat ek gebuld het, ek het dit ten minste probeer buld, ek weet nie of dit so uitgekom het nie, is redelik irrelevant tot die groter storie. Sê my saam dat hierdie storie sal nog steeds gestaan het, hy sal nog steeds dieselfde betekenis gehad het, sonder Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe, en aan die einde, en weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Daai storie sal nog steeds dieselfde betekenis gehad het. Hierdie ding kom eintlik maar net by. En C.S. Lewis, hierdie was een van die goedes wat vir C.S. Lewis oortuig het, dat die evangelies is nie net 'n klomp legendes nie, maar dis eintlik histories. Hoekom? Want dit is lomp. Hierdie is lomp inligting. Hierdie skryfkuns wat ons vertel dat Reinhold het deur gestap met 'n bottel, of wat noem ons hierdie, beker, nee, met 'n beker glas in sy hand en die lig het so op sy gesig geskyn. Daai irrelevante besonderhede is 'n moderne skryftegniek. Dit het nie in die antieke tyd bestaan nie.
So om 'n storie so in te kleer, dit te sê Jesus het neergebuk en met sy vinger op die grond geskrywe en weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe, sou nie bestaan het. Daar's geen manier dat iemand dit sou geskryf het behalwe as hy dit gesien het nie. In antieke tyd. Skryfkuns het net nie so gewerk nie. En dit was uiteindelik wat vir Loos oortuig het dat hy werk met wat moet dit historiese materiaal hierso. Hierso sê hy, all I am in private life is a literary critic and historian. That's my job. And I'm prepared to say, on that basis, if anyone thinks the Gospels are either legend or novels, then that person is simply showing his incompetence as a literary critic. I've read a great many novels, and I know a fair amount about the legends that grew up among early people. And I know perfectly well the Gospels are not that kind of stuff. Jy kan die evangelies, jy kan baie daarmee maak, maar daai goeders het al die eienskappe van 'n historiese geskrif. Een van die dinge wat vir ons ook sê dat die evangelie is te lomp. As ek my eie storie opmaak, dan stem julle saam, word ek nie terughou deur feite nie. So ek kan net my storie invul soos dit gaan. Ek kan vertel ek het dalk 'n week rugby gespeel, ek kan daar sê ek was deel van die Flashers, ek was hoofseun van die Flashers. Ek kan aangaan en ek kan sê ek het Tafelberg met my hande opgeloop. Ek kan my storie inkleer. Ek word nie deur feite terughou nie. Maar tog het ons 'n snaakse ding as ons die evangelie lees. Ons lees van Jesus as 'n kind en ons lees weer van hom as 'n volwassene. Ons weet eintlik baie min van hom. Ons weet baie van daai 3 jaar wat ons vermoed 3 jaar was van sy bediening. Ons weet ietsie van hom as 'n kind, maar ons het 'n reuse tydgaping. Nou as jy 'n storie opmaak, gaan jy nie so tydgaping hê nie. Stem julle saam? Die enigste manier dat daar 'n tydgaping is en dat die vroeë kerk die stories weergegee het met daai tydgaping, is as hulle regtig nie geweet het wat met Jesus gebeur het in daai tyd nie. Dit is nie bekend nie. En die apokriewe wou dit graag inkleer en hulle het seker simpel stories vertel waar Jesus met sy maats speel met kleiosse en dan word sy kleiosse lewendig en verwoes sy kleiosse. Maar jy kan sien dit pas glad nie in by die groot storie van die evangelie. Jy kan dit so mooi onderskei van die ware evangelies. So die enigste manier dat die evangelies hierdie gewese gat in die middel het, so lomp is as dit 'n historiese geskrif is en hulle net nie geweet wat al gebeur het nie en hulle het dit ingevul. Verder, ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar die disippels wat nou of die leiers van die vroeë kerk is, hierdie sogenaamde legends, St. Peter en St. John, hulle word nie baie goed deurgegee in die Bybel nie, doen hulle nie. Hulle verstaan nooit iets nie. Hulle is die hele tyd aan die gang. Dis die vrouens wat baie beter uitgebeeld word as hulle. Hulle stap daar rond en hulle is eintlik maar die hele tyd clueless. Petrus, waarop die kerk gebou was, ten minste binne 'n Katolieke tradisie, is die een wat hy wil nie die hele tyd oorlog maak. Hy wil net alles bestorm. Hy soos 'n hakker op steroids. En hy kry dit net nie. En hierdie is die ou op wie die sogenaamde kerk gebou is, die eerste paus. En as hierdie ouens die ouens wat hierdie storie opgemaak het, sekerlik sou hulle self beter laat lyk het. En ons gaan nou weer so 'n bietjie daaroor gesels. Nou, ouens, die hele Christelike geloof, alles wat ek vir julle vandag gesê het, ek het vir julle gesê dat ek dink die drie eenheid is vir my fascinerend oor God se karakter. Die feit dat hy liefde is. Ek het vir julle ook gesê dat die Christelike narratief sê vir ons ietsie van onsself, dat ons is inherent sondig, daar's iets inherent in ons wat net rebels is, daar's iets fout met ons. Ek dink dit is baie akkuraat met die werklikheid. Die derde ding wat ek vir julle gesê het is ek sal nou 'n bietjie daaroor praat, maar dat die feit dat ons goeie weergawe het, ek dink ons kan vertrou wat ons gekry het. Maar die vierde ding is die numero uno van die evangelie en dit is die opstanding. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, ouens, dan is dit game set match. Dan moet julle baie vinnig vir julle iets anders kry om te doen op Sondag en duidelik op Maandag ook. As die opstanding nie gebeur het nie. As Paulus sê as die opstanding nie gebeur het nie, weet julle wat, dan kan ons ek in die Engels, we can drink and be merry because tomorrow we die. As die opstanding nie gebeur het nie, 1 Korintiërs 15. Dan kan ons maar drink en vrolik wees want môre gaan ons dood. Dis my vertaling. Ek hoop as ek dit hoor. As die opstanding nie gebeur het nie, dan sê Paulus verder, ook in 1 Korintiërs 15, is ons die mees bejammeringswaardigste volk in die wêreld. Ons is die mees bejammeringswaardigste mense van alle mense. As die opstanding nie gebeur het nie, het ons nie hoop nie. Nou, Reinhold het vir my gesê dat hy het 2 weke terug, was dit 2 weke terug of 3 weke terug, Paasfees, het hy gepraat oor die opstanding. Nou, blykbaar was dit lang naweek en julle ouens was almal in Boksburg. Ek sal tog vir julle sê dat ons het geweldig baie en ek gaan nie baie tyd aan ons spandeer nie. Ons het nog lank gesels. Maar ek kan vinnig vir julle sê dat jy sukkel buiten die feit dat ons kan amper histories feit maak liberale alle denkers sal vir jou sê dat Jesus was gekruisig, hy was begrawe deur Josef van Arimatea, die graf was ontdek deur vrouens. Hoekom is dit weer dat die graf ontdek was deur vrouens? Hoe weet ons dit? As gevolg van 'n kriteria wat ons noem die kriteria van verdeeldheid. Dit maak glad nie sin dat die disippels 'n storie sou opmaak waar vrouens die leë graf ontdek nie. As hulle die stories opgemaak het, sou hulle gesê hulle het die leë graf ontdek, want vrouens in daai tyd, dit was die goeie ou dae, het nie 'n regspersoon gehad nie. Hulle kon nie getuig in die hof nie. So as
as iemand iets aan 'n vrou gedoen het, dan moes 'n ander man dit gesien het vir daai vrou om hof toe te kan gaan. Dan moes 'n man vir haar gaan getuig het. Dis hoe dit gewerk het. En tog maak die kerk, die disippels, maak die storie op dat vrouens die leeugraf ontdek. Verstaan jy, as jy 'n storie opmaak, maar jy is nie besig om 'n baie goeie storie op te maak nie. Jy sou eerder gesê dat die man se dit opgemaak of maak dit beter. Caesar het hom gesien. Gee die storie in soos wat jy aangaan, maar moenie sê dat vrouens die leeugraf ontdek nie. En die vierde ding is die oorsprong van die Christelike kerk. Jy sien wat liberale ouens en almal van sê is dat die disippels het gegaan van 'n klomp bang, Prozac drinkende mense wat weggekruip het in grotte, wat vir Jesus verloon het, tot die mees gedrewe en beste missionêre organisasie wat die wêreld nog ooit gesien het, wat omtrent almal marteldode gesterf het. En hoe verduidelik jy dit? Die disippels het gegaan van 'n klomp bang mensetjies wat niks meer gehad het met die disippels nie. By the way, daar was baie groot messiaanse verwagting in daai tyd. Daar was 'n klomp messiasse gewees. En die gedagte van die Messias was dat hy gaan die troon van Dawid kom herstel. Hoopelik het Reinhold al hierdie vele geleer. Die gedagte van die Messias was dat hy gaan 'n politieke Messias wees. Hulle het nie gedink dat hy gaan in die kruis doodgaan nie. So as jou Messias aan die kruis doodgegaan het, het jy of een van twee goedes gedoen. Of jy het vir jou ander Messias gekry en gesê, "Dit het nie lekker gewerk. Kom ons kyk wat daai ou sê." Of jy het opgegee op die gedagte van 'n Messias in die algemeen en gesê, "Wel, weet jy wat, miskien gaan hierdie Messias dinge net nie gebeur nie." Hulle het vir ons gejok. Maar die storie wat jy nie opgemaak het nie, is, hier's 'n twist. Ons het net opgestaan uit die dood uit. Jy het dit nie gesien nie. Dit is nie hoe dit gewerk het nie. So ons moet verduidelik hoe die ouens gegaan het van hierdie bang ouens wat gevrees het vir hulle lewe tot ouens wat in die oop ruimte ingaan en doodgaan vir hulle geloof. Jy moet dit verklaar. En die beste manier om dit te verklaar, ouens, is die fisiese opstanding van Christus. As dit nie gebeur het nie, het ons nie hoop nie. Ek het julle vroeër vertel van Gary Habermas wat 'n boek geskryf het oor die opstanding. Hy het al honderde boeke daaroor geskryf. Hy het sy PhD gedoen, hy was 'n skeptiese ou. En so 'n paar jaar terug is sy vrou oorlede. En hierdie is die groot ding van die Christelike geloof. Wat ek vandag vir julle wou wys is, ten minste met hierdie eerste gedeelte, is dat die Christelike storie is vir my intellektueel houdbaar. Hy staan nie intellektueel terug nie. Dis die Engelse sê hy's reasonable, dis redelik. Maar hy's ook eksistensieel, hy's ook emosioneel bevredigend. En dit is wat die opstanding doen. Die storie van Christus is emosioneel en eksistensieel bevredigend. En kyk wat sê Gary daaroor. Hy sê, "Losing my wife was the most painful experience I've ever had to face. But if the resurrection could get me through that, it could get me through anything. It was good for 30 AD, it's good for 1995, it's good for 1998, and it's good beyond that. That's not some sermon. I believe that with all my heart. If there's a resurrection, there's a heaven. If Jesus was raised, Debbie was raised. And I will someday too, and then I'll see them both." Jy sien, as die opstanding nie gebeur het nie, ouens, dan beteken dit ons het nie hoop langs 'n leeugraf nie. Maar as die opstanding wel gebeur het, dan beteken dit ons het hoop langs 'n leeugraf. Dan beteken dit hierdie wêreld is nie arbitrair nie. Dit beteken dat hierdie wêreld het betekenis. Dit beteken dat God het in hierdie wêreld ingekom. Dit is die hoofverskil tussen ons en ander gelowe. Is die feit dat, maak nie saak of dit Islam is, of 'n New Age spiritualiteit, of wat ook al nie. Dis alles maniere wat ons moet connect met God. Of dit bepaalde meditasies is, of wat ook al. Dis ons maniere wat ons moet connect met God. Dis ons maniere hoe ons by God moet uitkom. Die Christelike geloof is, sê, God het na ons toe gekom. Ons hoef nie na God toe te kom nie. Christus het na ons toe gekom. Dis wat ons anders te maak. Hy het die straf op homself geneem. En hy het opgestaan uit die dood uit. En vriende, dit is hoekom ek na die Christelike geloof kan kyk en kan weet dat dit is nie net nog 'n storie nie. Dit is nie net wishful thinking nie. Dit is regtig waar. En dit het my lewe verander en as ons hierdie wêreld wil verander, moet ons hierdie storie verkondig. Die opgestaane Christus moet ons verkondig. So as julle wil weet wat maak die Christelike geloof uniek? Jesus. Dis maar dit. So enige vrae? Yeshua. Die eerste slide. En ek kan onthou ek het dit taal. Ek dink om dit al vasgehou om verkeerd van die res wil ek. Goed. Dit is daar. Die tweede slide. Daai hele stukkie. Ja. Oor God en natuurlik God liefde. Wat sê jy vir 'n ou wat sê wat 'n mens hierop al woon wat sê ja, hierdie hele ding van God. Ek weet kom eens by daai punt voor jy met Jesus vertel. Regtig die ding van God. Ja. Soos Adam. Wil jy vir hom sê as kind Adam?
God het die mense geskep of daar was evolusie of die mense, maar reg een Adam. Dit was net simboliek. Kom jy of my by daai punt verby, want Jesus is ver af in die pad van daai punt af. Ja, as jy dink. Maar kom ons praat 'n bietjie oor God. Ek sou sê as 'n mens praat oor God en jy praat met 'n ou in Wes-Europa en ek wil vir julle sê, hulle is nie net in Wes-Europa nie, so jy hoef nie net baie duur vakansies doen te hê om met hierdie mense te praat nie. Hulle is om ons hier so ook. En veral op UCT waar ons besig is met ons konferensie. So hulle vir jou sê die wêreld verduidelik homself, die werklikheid verduidelik homself. Ons het nie vir God nodig nie. En dit is nie baie waar nie. Nou ouens, ek is bietjie ongemaklik om met julle te praat oor redes hoekom God glo, argumente vir God. N.T. Wright is 'n Oxford teoloog, baie skerp ou en hy het gesê to prove the existence of God is a little like taking a flashlight and pointing it towards the sun and say there it is. Dis 'n bietjie van 'n simpel oefening. Maar wat ek tog vir julle sal sê is dat ek dink God is die beste verduideliking vir die oorsprong van die werklikheid. Eerstens, van die Big Bang en kom ons klim nou heeltemal hier so in hoofstroom wetenskap. Kom ons sê die wêreld is 13.5 biljoen jaar oud en die Big Bang sê vir ons dit was die begin van tyd, dit was die begin van materie en dit was die begin van ruimte. En ons weet dat iets kom nie uit niks uit nie. As ons hier so staan en ons praat en die volgende oomblik sien ons daar so op die preekstoel is 'n pink olifant. Dan gaan ons miskien na mekaar kyk en sê, "Jesus, ek wonder hoe daai pink olifant daar gekom." Maar gestel nou maar Wiekie vra dit vir Reinhold sê, "Ja, ek wonder hoe die pink olifant daar uitgekom." En Reinhold sê, "Ek weet nie, sommer net uit niks uit nie." Gaan Wiekie waarskynlik bekommerd wees oor Reinhold, want dis nie 'n redelike antwoord nie. Daai olifant moet sy oorsprong van ergens verduidelik. Miskien is die sirkus hierso, miskien is dit 'n ballon wat jy opgetel het, miskien is dit een van die haken wat hou van grappies. Maar die feit van die saak is, jy kort 'n oorsprong vir daai olifant. Dieselfde met 'n bal wat jy inrol. Maak nie saak wat dit is nie. Ons moet 'n ding se oorsprong verduidelik. Niks in wat ons hier kan sien nie verduidelik sy bestaan self nie. Hierdie glas verduidelik sy bestaan buitekant homself. Hierdie masjienkie wat ook al dit mag wees wat die ding skuif, verduidelik sy bestaan buitekant homself. Ons almal, alles in hierdie werklikheid verduidelik sy bestaan buitekant homself. Nou, as die begin van materie, tyd en ruimte is, dan is ons 'n bietjie van 'n probleem, want hoe dit ontstaan. Nou, dit is asof vir die ateïs is dit die enigste uitsondering. Is dit die enigste uitsondering op die reël, is die werklikheid self. Maar die beste verduideliking daarvoor is dat 'n immateriële, tydlose, ruimtelose, almagtige wese is die skepper van dit. Dit is 'n baie meer redelikheid gedagte om te sê dat dit net uit niks en vir niks ontstaan nie. Dit is baie meer redelik om te sê dat 'n immateriële, tydlose, ruimtelose wese het dit ontstaan. Want dit kan nie 'n natuurlike oorsprong wees nie. Hoekom nie? Want net soos wat die eerste laptop nie op 'n laptop ontwerp is nie, so kan mense sê dat iets tydelik het tyd geskep nie, want dan beteken dit daar was tyd voor tyd. Op dieselfde manier kan iets materieel nie materie geskep het nie, want dit beteken dan was materie voor materie. Ek weet dit is bietjie tegnies en ons doen hele talks net oor hierdie goeters. Maar die feit van die saak is, die beste verduideliking daarvoor is God self. Verder sit jy met moraliteit wat jy nie kan verduidelik sonder God nie. Verder, as jy net kyk na die onwaarskynlikheid van lewe op aarde, is dit net verskriklik onwaarskynlik om te sê dat hierdie was net 'n kosmiese ongeluk. En verder sal ek kyk na die opstanding van Christus en sê, jy moet daai vir my verduidelik op 'n natuurlike manier. Jy gaan vir my vertel van hallusinasieteorieë of wat ook al, maar ek dink nie dit hou vol nie. Die beste manier om Christus se opstanding te verduidelik is 'n bonatuurlike krag. So ek sou op grond van dit verduidelik en net sê, kom ons begin net by jou. Wat sê jy is die oorsprong van die werklikheid? En ek kan sê evolusie. Ek sê nee. Ek wil weet dat evolusie begin. Jy kan miskien vir my verduidelik dat evolusie en hoe ook al kompleks daai hele teorie is en vir my verduidelik hoe ons daarby kompleksiteit gekom het. My vraag is nog verder te gaan. Ek wil weet wat het evolusie begin? Dan sal hulle vir jou altyd sê, weet ons weet nie. Ons weet nie wat die Big Bang begin het nie, maar ons gaan uiteindelik uitvind. Jy gaan nie uitvind wat die Big Bang begin het nie. Weet jy hoekom nie? Want dit is nie 'n wetenskaplike vraagstuk nie. Dit is 'n filosofiese vraagstuk. So die wetenskaplikes, die Richard Dawkins van die wêreld en die Richard Dawkins van die wêreld dink dat hulle gaan hierdie ding kan uitsorteer. Gee ons net so 'n bietjie tyd, dan gaan ons uitsorteer. Maar jy sien die wetenskap werk met tyd, materie en ruimte. Sodra jy nie meer met tyd, materie en ruimte is nie, is dit nie meer 'n wetenskaplike vraagstuk nie. Jy's baie meer in die realm van teologie en Reinhold is baie meer gesaghebend as Richard Dawkins of enige ander wetenskaplike professor op daai vraag. So die wetenskap is veronderstel om te observeer. Hy is veronderstel om te sê dit is wat hier is en dit is ons gevolgtrekkings. Maar dit is nie veronderstel om te sê dit vra vrae soos hoe, maar dit vra nie vrae soos waarom nie. Dis nie 'n wetenskaplike vraagstuk nie. So hulle gaan nooit daarby uitkom nie. Dis 'n filosofiese vraagstuk en hulle is arrogant en oneerlik oor wat hulle eie dissipline kan doen oor daai vraagstuk. So as hulle vir jou sê die wetenskap gaan uiteindelik uitvind, hy gaan nie. Dit is nie in sy perke nie. Dis 'n filosofiese vraagstuk en ek dink dit is meer redelik om te sê dat almagtige, immateriële, tydlose, ruimtelose God was die begin van materie, tyd en ruimte as om te sê iets het uit niks uit ontstaan nie. Boom, poef, en hier is ons. Dis nie vir my redelik nie. En daarom sal ek sê teësme staan op dit. Wat die Adam betref, dit is 'n baie komplekse vraag. En ek sal graag met oom Naai tyd daaroor gesels. Ek dink as ons nog Genesis kyk, het ek nog geleer dat
om na Genesis te kyk en dit letterlik te probeer uitfigure hoe het al die goeders te gewerk, is jy besig om 'n verkeerde vraag te vra aan die Genesis skrywer. Hy stel nie belang om vir jou te verduidelik hoe dit gewerk dat daar was mense buite kan die tuin toe Adam en Eva uitgegaan het nie. Die Genesis skrywer stel nie belang om vir jou dit te vertel nie. Ek is redelik oortuig dat dit is historiese weergawe wat ons het. Daar was hierdie historiese mense. Maar ons moet verstaan dat die Genesis skrywer stel nie belang om dit vir jou te sê nie. Hy stel belang om vir jou te sê dat die Genesis storie verduidelik hoe God ons gemaak het om in community met hom te wees, in gemeenskap met hom te wees en hoe ons verder en verder weggegaan het van hom af. Dis wat die Genesis skrywer vir ons probeer sê. En ek dink hy gebruik historiese figure om dit vir ons te sê. So ek dink dit is simbolies. Ja, as hy sê dis net simbolies. Ek sê hom sonder simbolies, want dit is histories ook. En ek dink as ons vra soos hoe is dit moontlik? Hoe kan ons hierdie ding hier inpas? Jy's besig om verkeerde vrae te vra aan die Genesis skrywer. Hy sal nie belang om dit te beantwoord nie. Hy wil vir jou iets vertel van jou van die menslike kondisie. So dis al my antwoord op wees. Maar ek is heeltemal bereid om meer verskil te word. Yes. Wanneer is die eerste dokumentasie wanneer is die eerste official document gevind van Genesis? Rondom watter tyd was dit officially geskryf? Joh, jy sien jy's daar so in oorgeskiedenis. Ek gaan jou ook as ek vir jou sê ek weet. Wat is die eerste dokumentasie wat ons daarvan het? Dit word hoofsaaklik aan Moses toegeëien. Ek dink dit was in sirkulasie, jy moet nou help my, 3000 voor? Ja, baie mense wil sê dit was in die Babyloniese ballingskap wat dit geskryf was. Maar dit is baie moeilik. En onthou om enige ietsie histories te bepaal van 'n ding wat so ver terug is baie moeilik. Dit beteken nie dis onmoontlik nie, want dit is baie moeilik. En as jou argument, ek sien dit is wat jy sê nie, maar gestel nou maar jy wil hê ons moet die Genesis weergawe weggooi as gevolg daarvan, dan gaan jy redelik alles in die oergeskiedenis moet weggooi as gevolg daarvan, want dit is baie moeilik om daai goeders te weet net omdat ons miskien dokumente het lank na dit, beteken nie dat daai goeders noodwendig onwaar is nie. Maar baie mense sal sê dit was in die Babyloniese tyd geskryf, maar dis my beste raai. Ja, wel die rede hoekom ek dit vra is net omdat ek weet daar's byvoorbeeld die Sumerian tablets wat baie dieselfde tipe goed sê as wat Genesis sê en dit is 4000 BC wel geskryf. Veronderstel om geskryf te wees vir wat jou argument wat ook al sê. So as dit 4000 BC geskryf is, hoe link mense dit met Genesis wat baie of wel amper presies dieselfde storie is? Ek verstaan nie wat die probleem is. Okay, die Sumerian tablets is 4000 BC geskryf, reg? Hulle vertel presies dieselfde storie as wat vertel word in Genesis. Maar as Genesis geskryf was deur 'n ander persoon in Babylonië en oorgegee is aan Moses, hoe daai twee stories al by mekaar uitgekom? Hoe verstaan? Wel, nommer 1, ek dink wat ons hier moet verstaan is dat die Judaïstiese tradisie, wel kom ons sê al dan so, die islamitiese wêreldbeskouing wat ons vandag het, die Christelike wêreldbeskouing en dan eintlik Judaïsme kom uit hierdie Judaïstiese tradisie uit. So daar's baie gelowe wat inkoop in hierdie gedagte van skepping, hoe hierdie goed is bymekaar gekom het, die gedagte van skepping sonder val en God se oorspronklike plan en dan skei hulle op bepaalde plekke. Met die Jode by Jesus, met die moslems het ons baie parallelle, maar hoofsaaklik by Ismael en Isak. So ek dink wat jy moet besef is dat daar is geen probleem as ons 'n bepaalde stuk geskiedenis met ander kulture deel nie. Dit sê vir jou dat ek het geen probleme met hulle te deel nie, want ons split miskien op ander punte. En dit is op 'n baie crucial punt, spesifiek Christus waar ons split. Maar dit is nie 'n probleem om met hulle te deel nie. En verder sal ek net wil weet as dit wie sê dat daai het jy gesê Syriese Sumeriese geskrifte die vroegste datering. Luister, as ons kyk, daar's baie goeders, byvoorbeeld die Codex van Hammurabi, baie wette wat baie dieselfde lyk as byvoorbeeld Exodus 20, maar dis nie 'n probleem as ons parallels het tussen verskillende goeders nie. As ons glo in God se algemene openbaring, ons glo in sy spesifieke openbaring, maar ook in sy algemene openbaring, en ons staan so in Romeine dat God by sy geregtigheid skryf die wet op mense se harte oor al die ongeregtige nasies, dan beteken dit dat ons kan verwag dat daar sekere overlaps in sekere kulture gaan wees, want God openbaar homself in die skepping ook.
So ons moet nie dink, o gats, hierdie ouens het dieselfde storie as ons. Dit beteken ons storie is nie so oorspronklik nie. Natuurlik kan ons verwag as ons praat van God se algemene openbaring, dat daar gaan parallelle wees, daar gaan seker ooreenkomste wees in ander kulture wat nie noodwendig ingemeng het met hierdie gedagte nie. Want daar staan in Romeine dat God openbaar homself oor al die nasies. So dit sal miskien my antwoord wees, maar ons kan nooit net 'n bietjie daaroor gesels. Ja, Tannie. Ek sê dink dit lyk dit al op. Staan mekaar. Maar dit stem staan. Ja. Dit weerspreek mekaar. Met ander woorde, dit bewys eintlik die waarheid. Ja, nee, ek het nie probleem nie. Nee, dieselfde met die of ek weet nie of mense kan verklaar nie, maar ek bedoel die hele bestaan van dinosourusse byvoorbeeld en drake wat in Suid-Amerika geteken word en in Rusland geteken. Dieselfde vriend wat eintlik waarheid bevestig en nie weerspreek nie. Nee, verseker. Ek sal tog vir julle sê. En as ek net daarop dit sê, mense teken wat hulle sien. En as hulle prentjies teken van byvoorbeeld 'n mens wat 'n dinosaurus lei in Suid-Amerika en in Rusland. Dan beteken dit eintlik dat mense en dinosourusse saam gebeur het. Ek wil nie daai argument opmaak, maar net om te sê dat as dinge van verskillende plekke af dieselfde ding sê, as geskrifte of tekeninge van verskillende plekke oor die wêreld dieselfde ding sê, bevestig dit eintlik die waarheid. Nee, ek stem saam daarmee. Ek moet tog sê dat my persoonlike siening van hierdie goed is en hierdie is 'n ek het net daar weer stop op baie hulpbronne. Ja. Ek kyk hier. Sit gaan op die laaste slide. Ek moet tog sê en as 'n mens met skeptiese mense praat, voel ek kom ons probeer in hoofstroom dissipline soos wetenskap, filosofie en geskiedenis met hulle bly. En ek dink net ons probeer te veel, ons probeer onverantwoordelik omgaan met Genesis. Nee, ek ook nie noodwendig onverantwoordelik nie, maar ons vra die verkeerde vrae aan die Genesis skrywer as ons hierdie ding heeltemal histories probeer uitlê, woord vir woord. As jy met hulle praat, pas in, die Christelike boodskap pas net so mooi in binne in hoofstroom wetenskap, filosofie en geskiedenis. En veral as jy met 'n skeptiese ou praat wat nie daai ander goeie wil hoor nie, sal ek binne in daai parameters bly. Maar dit is eintlik maar meer 'n evangelisasie tegniek eerder as weerspieëling van die waarheid self. As hierdie Kaapenaar my nou kan help, dan sal ek julle graag na die laaste slide wil vat. Sy nog ek was vinnig as dit. Hoe is die boeke van die Bybel gekwalifiseer in die Ou Testament? Sê gou. Hoe die Ou Testamentiese boeke gekwalifiseer om Bybel te wees? Hoe die Ou Testamentiese boeke gekwalifiseer om Bybel te wees? Ja. Kyk, hierdie is 'n baie groot vraag oor tekskritiek, maar as jy self kyk, as ek net 'n bietjie aan kan gaan oom nou en kyk hoe die Nuwe Testament boeke byvoorbeeld bymekaar gekom het, dan sien 'n mens dat ons moet aanvaar dat die Here het sekere mense deur sy gees gelei om sekere besluite te neem. Dit is hoekom ons vandag waar ons nou kan sit, miskien meer weet van die skrifte as vorige mense. In die eerste eeu was hierdie gedagte byvoorbeeld van die drie eenheid waarvan ons vroeër gepraat het, was 'n baie vreemde konsep. En hierdie mense was deur die Here se gees gelei en ons het hierdie gedagte ontwikkel want die term drie eenheid staan nêrens in die Bybel self nie. En so het ons deur ons denke en ons bestudering van die skrif het ons by hierdie teologie uitgekom. En ek wil so glo net so uit God in sy gees vir mense gelei om hierdie bepaalde Bybelboeke saam te sit. En daar was allerlei bepaalde councils, wat is die woord, berade, as jy wil, wat oor die goed is besin het, maar die Ou Testamentiese geskrifte sal ek vir hom sê, ek is nie 100% seker hoe dit gekom het nie, maar ek weet dat dit is glad nie onder dispuut nie. Dit is binne in die Joodse tradisie, is hulle redelik rustig dat hierdie boeke het deur die eeue saamgekom. Dis die Nuwe Testament wat die probleem is. En as jy kyk na die Da Vinci Code, dan gaan hy vir jou sê dat dit was by die Council of Nicaea waar Konstantin al die boeke saamgegooi het en besluit het. Dis nonsens. As jy kyk na wat die kerkvaders vroeër en baie voor Konstantin gesê het, was dit baie duidelik wat as die Nuwe Testament, wat as die woord van God alreeds beskou was teen daai tyd. So ek gaan eerlik wees, ek gaan oneerlik wees, ek vir hom sê ek weet presies hoe die Ou Testamentiese boeke uiteindelik gekom het, maar ek weet dit is nie eintlik onder dispuut nie. As gevolg van 'n baie sterk Joodse tradisie
wat daardie gemonitor het. Die ding wat baie meer in populêre kultuur onder dispuut is die Nuwe Testament. En dan kry jy populêre weergawe soos die Da Vinci Code van Dan Brown wat sommer nonsens is. Dit is lank voor die Constantyn. Maar vriende, ons het nou 'n klomp vrae oopgemaak en dis regtig grait dat julle bereid is om hierdie tipe vrae te vra. Maar ek wil julle graag net 'n paar hulpbronne gee. Omdat julle in die Kaap is, die meeste van julle nie werk nie en ek wil vir julle sê, gebruik julle vrye tyd wys om bietjie na hierdie webtuiste te gaan kyk. Jy het die antwoordbediening se webtuiste daarso, www.antwoord, hier is 'n gedeelte waar jy dit moet neerskryf. En dan een van die beste apologetiek webtuistes daar buite sou ek sê is bethinking.org. So as julle hierdie goed is baie mooi gekategoriseer. So as jy 'n vraag het oor hoe die Bybel saamgestel is, as jy vrae het oor bepaalde Genesis-verhale wat vir jou moeilik is, as jy vrae het oor die bestaan van God waaroor ons net so bietjie geraak het, jy wil kyk na die wetenskaplike en filosofiese argumente, as jy vrae het oor die betroubaarheid van die Nuwe Testament, en jy weet nou 'n klomp vrae, as jy vra hoe kan 'n God van liefde soveel pyn en lyding toelaat, waarskynlik die grootste vraag vandag in die wêreld, en een van die ander groot vrae is, hoe kan ons sê ons het die waarheid? Wat van ander moslems wat net so oortuig is oor hulle waarheid? Hierdie is die tipe vrae wat ons wil beantwoord en op hierdie webtuistes word dit nogals regtig gedoen. En ek sal julle sommer heel eers verwys na wat julle is Afrikaanssprekendes en julle Boereworsfontein. Julle doen baie harde werk op die antwoord webtuiste. Julle gaan daar baie goeie artikels kry, maar waarskynlik die beste internasionale webtuiste in apologetiek is hierdie bethinking.org. Dis nou juist hulle manne wat nou hierso onder is en julle gaan uitstekende materiaal daarso kry. So ja, ek gaan net sommer nou hierso sny. Ek sal enige vrae as wat julle nou na die tyd my wil kom bombardeer en dit het nou nie so groot verleentheid gaan wees as ek dit nie die antwoorde het vir almal nie. Is julle meer as welkom en verder baie dankie vir julle gesels julle. Yes. Okay, ja. Ja. Sounds like you apologize. Dit is die algemene persepsie en ek vra om verskoning daarvoor. Maar dit kom van die Griekse woord apologia af wat beteken verdediging. So as jy 'n apologia gegee het, het jy 'n verdediging gegee van hoekom jy glo. So in die Grieks kom dit letterlik van a ready defense. So as ons nou 1 Petrus 3 vers 15 kyk, wees altyd gereed om 'n apologia te gee vir die redes waarom jy glo, vir die hoop wat in ons is in Christus. So dit is wat ons in 1 Petrus 3 vers 15 sien. So nee, ons vra nie om verskoning nie. Ons vra nie om verskoning nie. Dit kom van die Griekse woord af, ready defense. Maar almal sê dit vir ons en dan is dit die verduideliking. Maar nou ja, oom. Net een ding, Bybel Arnold sê, antwoord baie van hierdie vrae oor die samestelling van die Ou en Nuwe Testament. So, dit is nie 'n Bybel nie, jy moet hom saam met jou Bybel lees, maar hy is geskryf deur, dink 11 professore. Ja. Maar hy gee 'n fantastiese agtergrond ten opsigte van die Bybel. Ja, hoe die Bybel soms Bybel altyd sê. Ek vermoed dan by Jan van wat was deel van daai publikasies en sê weer. Ja. So en ek meen daai ouens is die beste teoloog wat ons waarskynlik het in die land. So ja. Ek probeer besig om afgesluit, maar dit gaan nie werk nie. Ek weet dat Fontaine van slaap vroeg gemaak. Ek het 'n burning question. Okay. Skus, ek sien julle kriebel en Rockfield. Dis ek met gister nog gepraat. Dis baie vinnig genoem is omdat lig. Ja. Een ding genoem dit onthou is my vraag wat ek baie graag beantwoord. Ja. Dit baie mooi vir ons verduidelik die wese en die natuur van God van die liefde, né? Die Bybel is die beste rulle storie oor. Nou sit ons aan die een kant met die God van liefde. Maar dan kyk ons na die Ou Testamentiese gebeurtenisse. Dit is massamoord. Die diere moet doodgemaak word. Dit is erg, op die ergste. Die vraag wat gevra word, hoe kan 'n God van liefde die instruksie gee dat sulke dinge moet gebeur? Hoe versoen jy daai twee gedagtes? Dit is skrikwekkend. Ja. Dit is great vraag. En baie dankie dat julle gekom het. Dit was lekker geweest. Kom ek sê so in die boek Hebreërs het word ons gesê dat God het homself sistematies aan ons openbaar oor die eeue deur die profete, maar nou in die laaste tyd het hy homself openbaar in Christus. So as ons kyk die teologie wat ontwikkel het rondom daai eksegese van Hebreërs is dat God het ons geskep om in 'n community met hom te wees en ons het weggegaan. En hierdie eerste tyd was die kindertydperk van die volk. En sistematies wou God vir ons groot maak. God het die volk groot gemaak. Sistematies totdat hy homself in volkome openbaar het
in Christus. Nou kom ons kyk bietjie eers na, en hierdie is 'n groot vraag, geweld in die Ou Testament. Dit is 'n baie relevante vraag vandag, en ouens gooi dit nogals rond. Nou, byvoorbeeld, God wat die Kanaaniete laat uitroei. Ons kom heeltyd met hierdie teksverse. Is God dan 'n moordenaar as hy dit doen? Is hy dan verantwoordelik vir genocide? Maar wat ons moet verstaan is dat God val nie onder dieselfde morele reëls as ek en jy nie. As ek 'n Reinhold doodmaak, is dit moord. Hoekom? Want ek kan nie sy lewe herstel nie. Maar as God iemand doodmaak, val hy nie onder dieselfde morele reëls as ek en jy nie, want hy kan lewe herstel. So as God ons nou met 'n weerligstraal wil doodslaan, is dit sy eie, die Engelse woord is prerogative, want hy kan lewe herstel. En eintlik besef ons dit inherent as ons byvoorbeeld sê dat wie is ons as mense wat teen die doodstraf byvoorbeeld campaign, hulle sal sê wie is ons, who are we to play God? As hulle nou wil sê moenie mense doodmaak nie, wie is ons om God te speel? So ek dink inherent erken hulle dat God het die reg om lewe te vat, maar ons het nie die reg om lewe te vat nie. Hoekom? Want God kan lewe herstel. Hy is nie aan dieselfde morele reëls as ek en jy gebonde nie. So dit sal my eerste gedeelte wees. Maar wat ons ook moet verstaan is, as ons kyk na diere wat doodgemaak word en offers. As ek het net vertel van ek wat Reinhold se bakkie gestamp het. En as ek Reinhold se bakkie stamp en ek kom terug en Reinhold sê vir my, Johan, ek vergewe jou. Soos wat Christus gesê het, soos wat God gesê het, ek vergewe jou. Jy kan vergewe, maar daar's nog steeds skade. En dis wat hier so gebeur het. Daar was nie sondeval en God het vergewe, maar daar's nog steeds skade wat moet gebeur. En God stap 'n pad met God en stap 'n pad met die mense. En Reinhold het vermoedelik met julle laasvondag gepraat het oor die feit dat ons met die Ou Testament lees deur die bril van Christus. En die feit ons moet dan kyk en besef dat hierdie gaan eintlik oor Christus, hierdie goed is wat ons in die Ou Testament lees. En al hierdie offers, al hierdie goedes wat ons gesien het eintlik op Christus gelei. Hy is besig om die volk reg te maak om hulle te vertel van Christus. Christus was die finale offer om alle offers te laat eindig. Christus was die laaste hoofpriester om alle hoofpriesters te laat eindig. Al hierdie goedes het eintlik verwys na Christus. So hy die volk so sistematies voorberei daarvoor. Is dit in Genesis ek praat onder korreksie, maar ek dink is hier so in die 20s waar God met Abraham 'n verbond sluit. En dan slaap Abraham. En dan is dit eintlik tussen al daai stikkende diere, dan sê daar so God het daardeur gestap. En wat ons al daarso in Genesis sien, is dat God het gesê ek gaan hierdie wêreld kom regmaak. Ek gaan self in hierdie wêreld inkom en ek gaan hierdie sonde regmaak, want skade is gedoen en ek kan jou vergewe, maar dit beteken dat nog steeds dat hierdie skade moet voorbetaal word. En ons lees dit in Sagaria 3 ook, as ons sien dat die Satan was die hele tyd besig om die mens aan te kla by God. Hoekom? Want hy weet dat as God goed is, en as God almagtig is en al die eienskappe, dan is een van sy eienskappe geregtigheid. En as hy geregtig is, dan sal hy die mens gee wat die mens verdien. So as ons sê Satan is die aanklaer, dan is dit presies wat gebeur het. Hy het toegang gehad tot die hemel. Hoekom? Want hy was die hele tyd besig om vir die mense aan te kla. Jy kan nie net hierdie oorsien nie. Jy kan nie net hierdie oorsien nie. As een van jou karaktereienskappe geregtigheid is. En dan Sagaria 3 dan lees ons hoe die hoofpriester deur daai Satan was besig om aan te kla en uiteindelik verwys dit na Christus, die Messias wat gekom het. En hierso kom hierdie head-snapping twist van Christus wat inkom en dit is asof Satan die hele tyd vir Christus wou weghou en ook die politieke Messias maak, wou ook iets anders te doen en uiteindelik hier gaan betaal Christus vir die sonde en Satan kan nie meer aankla nie. Want Christus het nou ingestaan vir daai kar wat gestamp is. Christus het nou ingestaan vir daai skade wat berokken is. So as God 'n God van geregtigheid is, dan beteken dit dat hy gaan die mens gee wat die mens verdien. En hy het 'n pad met die volk gestap in hierdie kindertydperk regdeur en ons moet daai goeie sien nie as wat moet ons uitleer nie, wat moet ons uit hierdie Levitikus wet uitleer nie, maar die feit dat God was besig om 'n pad met sy mense stap om met hulle te wys dat hy gaan uiteindelik sy volle openbaring doen in Christus. En as ons die Ou Testament lees, kan jy nie daarna kyk sonder die bril van Jesus nie. Hier is 'n baie groot vraag en 'n baie lang ding wat ou moet wil gesels, maar dit sal een van my antwoorde wees. Verder sal ek ook sê dat God val nie onder dieselfde morele reëls wat ek vroeër gesê het as ons nie. So daarom as God 'n lewe vat, kan ons nie reg sê dat hy was besig om iets moreel verkeerd te doen nie, want hy kan die lewe herstel. So ons kan nie sê dat hy val onder dieselfde morele reëls nie. En ek dink as gevolg daarvan het ek nie noodwendig 'n probleem daarmee nie. 'n Boek wat ek sal voorstel, 'n uitstekende boek hierop, is 'n boek deur Paul Copan. C-O-P-A-N. Paul Copan, Is God a Moral Monster? En dan praat hy oor slawerny, hy praat oor die uitroeiing van die Kanaaniete.
al hierdie verskillende aspekte wat groot probleme is as ons die Nuwe Testament lees, of nie Nuwe, as ons die skrif lees, adresseer Paul Copan in die boek, Is God a Moral Monster? Jy sal 'n paar van sy artikels waarskynlik kry op bethinking.org en hy gee 'n bietjie meer van 'n gedetailleerde weergawe daarvan. Ek dink 'n ander ding wat ons ook moet besef, en ek's bietjie ongemaklik daarmee, is as ons die Ou Testament gerigte lees, moet ons verstaan dat daar is hiperboliese taal wat ook daarso plaasvind. Hoekom sê ons? God sê maak elke volk dood. En wat Copan sê in sy boek is, en baie kommentators sê, dit is amper 'n bietjie soos 'n ten minste die skrywer wat dit vir ons weergee. Dit is amper 'n bietjie soos 'n coach wat sy rugbyspan rally en hy sê ouens, ek wil julle moet uitgaan en julle moet vir wat is julle rivals? Tygerfontein of wat? Tygerberg. Die Bloubulle. Julle moet die Bloubulle gaan doodmaak. Ek wil julle moet die Bloubulle gaan doodmaak. Ek hoop hulle bedoel dit nie letterlik nie, want daar's redelike gevolge en dit sal 'n goeie rugbywedstryd mors. Maar so dit is hiperboliese taal. En net so dink ons dat baie van die taal wat ons in die Ou Testament lees is ook hiperbolies, want in die hoofstukke daarna dan lees ons van dieselfde volke waar daar elke liewe gedeelte van daai volk moes uitgeroei gewees het, en dan in die latere hoofstukke lees ons weer van hulle. So duidelik moes dit hiperboliese taal gewees het, want ons lees weer en weer van hierdie volke wat sogenaamd op sekere gedeeltes in die Ou Testament uitgeroei word. So daar's verskillende maniere, verskillende konteks wat ons moet dophou as ons na die Ou Testament lees, en dit is een van die goedes, die feit dat hiperboliese taal gebruik word. Ek sit nou en dink aan nog van die gedagtes wat daar is. O ja, die ander ding is wat ons moet verstaan is, as ons nou lees daarso van groot kulture, jy weet, ons dink aan genocide, ons dink aan 6 miljoen Jode wat doodgemaak is, of ons dink aan Rwanda, of ons dink aan Pol Pot wat daai goed in Kambodja gedoen het. Ons dink aan die groot kulture, maar jy moet verstaan, in daai tyd was dit redelik, it was pockets of people. Jy het nie die groot nasies daar gekry nie. So ons lees van nasies wat uitgeroei was, en dit klink redelik verskriklik op die oor, maar dit is nie so verskriklik as mens in ag neem dat die getalle is aansienlik minder. Waarvan ons sê weer? 80.000 op een dag. Ek weet dit is daai is ag, dan van watter kant jy kyk daarna. Maar ek sal ook sê dat ons baie gedagtes as ons nou kyk na sekere gedeeltes in Konings wat daai syfers net onmoontlik was, dat daai syfers het nie bestaan in daai tyd nie. So en hierso gaan ek nou in 'n baie kontroversiële aspek in dat ek dink van daai getalle wat vir ons deurgegee het is nie noodwendig die ware hoeveelheid mense wat daar was nie. Die Bybel is eintlik onbetroubaar. Nee. Dit is nie wat ek sê nie. Maar meeste wetenskaplikes, meeste konservatiewe teoloë sal vir dieselfde sê dat daar's sekere foute, baie klein kontekstueel wat as jy kyk na die voorkultuur is dit nie fisies moontlik dat daai hoeveelheid kon bestaan het nie. En daai is ook 'n sprekende voorbeeld daarvan. Ek sal dit beter kan staaf. Ek sal miskien vir hom 'n e-pos kan stuur wat dit bietjie beter verduidelik. Dit is nie noodwendig besig om enige inherente duidelike staf en dit is wat moet ons verstaan as ons sê die Bybel is 100% mens en 100% God, dan is dit nie 'n issue dat daai goedes gaan inkom nie. Ons hoef nie sê dat dit is soos die Koran, 'n meganiese geskrif van bo af wat gesê het as jy een foutjie in hierdie ding is, dan sit jy probleme. Daar's baie probleempies. Wat in die Bybel deurkom, dit maak hom nie onbetroubaar nie. Ons gedagte van Openbaring is nie meganies nie. Dit is nie dat as jy 'n foutjie hierop is, dat dit 'n probleem is nie. Dit is nie 'n meganiese Openbaring nie. Dit is nie besig om die skrif onbetroubaar te maak nie. Geensins nie. So ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar ek dink die punt wat ek probeer maak het voordat oom my lelik in die rede geval het, was ons moet na hierdie goedes kyk en daar is bepaalde konteks aan hierdie goedes en ons moet ook verstaan dat ons is besig om 'n antieke boek te lees vanuit die 21ste eeuse westerse paradigma uit. En wat miskien vir ons nou probleme is, was glad nie vir daai mense in daai tyd 'n probleem nie. As jy byvoorbeeld na vergifnis, as ons kyk na vergifnis of na die bergrede kyk vanuit ons paradigma uit hierso in hierdie westerse gedeelte hierso in Afrika, dan sal jy sê, dis baie mooi. Maar as jy daai selfde ding lees vanuit 'n Midde-Oosterse hoek uit in 'n islamitiese wêreld, het hulle groot probleem met vergifnis. Want hulle is 'n shame culture. So hulle hou nie van die gedagte van 'n vergifnis. Draai die ander wang as jy mal, jy sal doodgemaak word. Hulle het 'n groot probleem met die gedagte van daai vergifnis. So hier's bepaalde kulture wat na dieselfde ding kyk en wat verskillend reageer. En ek dink ons moet ook besef as ons so 'n ou boek lees, dat ons is besig om 'n antieke boek te lees. En ons kyk daarna uit 'n 21ste eeuse perspektief en ons moet verstaan dat miskien sê die Bybel nie noodwendig daar wat ons dink dit sê nie.
Daar's klomp voorbeelde daarvan. As jy kyk na bepaalde kommentaar wat net so subtiel deur die Bybel deurkom, die feit dat God, as 'n mens kyk na Genesis, omtrent sonder uitsondering elke keer die jonger seun kies. As die persoon saam met wie hy die pad gaan stap, is dit nie waar nie. Hy kies omtrent elke keer die jonger boetie saam met wie hy die pad gaan stap. En daai was 'n kultuur waar jy dit nie gedoen het nie. Die ouer boetie het al die reg gehad, het al die gesag gehad. Maar wat die Genesis skrywer daar doen is, hy is besig om 'n sosiale kommentaar te maak dat God is besig om teen hierdie menslike stelsel te werk en hy kies elke keer die jonger boetie om 'n pad mee te stap. Dieselfde met polygamie, veelwywery. Daar is net nie 'n voorbeeld in die Bybel van veelwywery wat mooi uitwerk nie. Daar's nie eksplisiet dat dit is verkeerd nie, maar ons kan sien dat daar's 'n bepaalde kommentaar in die skrif ingelê wat van sê dat daar is nie een voorbeeld van dit wat mooi uitwerk nie. En ons moet sien dat hierdie is 'n kommentaar wat binne in Genesis geskryf is. So as ons ek dink daar's mense wat dink veelwywery is miskien 'n goeie idee, maar maar ek dink wat ek dink om net aan te sluit by wat Reinhold vermoedelik nou Sondag gesê het toe hy gepreek het oor die Emmaus disippels. Christus het daarso met daai Emmaus disippels gestap en hulle het 'n bepaalde gedagte gehad van hoe dinge gewerk. Hulle het opgegee in die Messias. Hulle het gesê ons het gedink miskien gaan hy die Messias wees. En dan sê hy vir hulle, how slow of heart is julle nie. En hy sê vir hulle, en hy begin toe vir hulle wys hoe die Genesis, hoe die Ou Testamentiese skrifte regtig geïnterpreteer moet word. En ek dink so moet ons ook oop wees vir die feit dat miskien verstaan ons nie die Bybel op sekere moeilike punte 100% reg nie. Ons moet soos daai Emmaus disippels ook bereid wees om te sê, "Wow, ons verstaan nie. Ons kyk na hierdie ding vanuit 'n 21ste eeuse perspektief." Soos daai Emmaus disippels 'n Judaïstiese gedagte gehad het dat die Messias gaan 'n politieke Messias wees. Net so kan ons na sekere moeilike Ou Testamentiese tekste kyk en ons kan wonder, ek weet nie wat om daarmee te maak nie. En ek dink wat Lukas 24 daar vir ons sê is, wees ten minste oop vir die idee dat die Bybel nie altyd leer wat jy dink dit leer nie. En ek dink dit gaan dit vir jou makliker maak om met daai moeilike tekste te stoei. En dan moet ons soos Jakob bereid wees om met God te stoei in daai moeilike tekste. En ek sê weer, daar's baie goedes in die Ou Testament wat my pla en ek is nie hierso om vir julle te sê dat dit is glad nie 'n issue nie. Daar's die geweld in die Ou Testament is vir my moeilik om te lees. Dit is vir my moeilik om te vereenselwig met Christus. Maar elke liewe geweld wat plaasgevind in die Ou Testament kom nie naby aan die feit dat hierdie Christus, hierdie God, het dit alles op homself geneem nie. En hy het lyding ook ervaar. Hy het al hierdie goedes het uiteindelik by hom gekom en as jy mens deur die bril van Christus na daai tekste kyk, dan dink ek dit gee vir jou 'n bepaalde perspektief. En as ek kyk na die karakter van Christus, dan kan ek kyk na die Ou Testament teks en ek sê ek weet nie wat hier aangaan nie. Dit is vir my moeilik. Ek kan nie verstaan dat God hierdie goedes toelaat nie. Maar ek vertrou daai karakter Christus. Ek vertrou vir Christus genoeg om te weet alhoewel ek dit nie verstaan nie, soos daai Emmaus disippels, alhoewel ek dit nie 100% verstaan nie, gaan ek hom genoeg vertrou om te weet dat ek wel 'n pad saam met hom stap. Soos die disippels. Yes. Ja, ek wil net vra, ek wil eintlik net 'n opmerking maak oor wat jy gesê het. En dis dat daar 'n ander morele selfbeeld van God geld. Ek dink as ek na die Ou Testament kyk, dan is dit vir my gewoonlik meer erg om te lees oor al die diere wat ons groot gemaak het. Waarskynlik omdat mense die mense ken het. Maar ek dink as mens kyk na die morele reëls wat vandag vir ons geld, kan mens baie daarvan terugvoer na die 10 gebooie wat vir mense gegee is. Een daarvan is, jy mag moord pleeg, maar dit is net een van die gebooie. Daar is nog meer verander. En dit lyk vir 'n mens erg om moord te pleeg, want die gevolg daarvan is menslik gesproke onomkeerbaar. Maar ek dink daarop dit vir ons aankom is dat ons gehoorsaam moet wees aan God. Ek dink binne die maatskappy waarin ons leef, het dit gebeur dat die behoud van menslike lewe verhoog is tot die hoogste vorm van goed. En ek dink nie noodwendig dat dit so behoort te wees. Alle gebooie is ewe belangrik. Ons moet alles wat God van ons vra, gehoorsaam wees. Maar nou het ons gemaak dat die behoud van menslike lewe die belangrikste en hoogste vorm van goed is. Terwyl dit eintlik moet wees, ons moet gehoorsaam wees aan God. As ek nou dink aan sulke gewelddadige gebeurtenisse in die Ou Testament, was dit gewoonlik geweest omdat iemand ongehoorsaam was. En dan het daar straf gekom en daar was 'n klomp mense, 80.000 op een dag, is hulle dood. Maar dit is omdat mense ongehoorsaam was aan God.
Nee, verseker. Ek dink wat ons daar sien is, soos ek gesê het, 'n pad wat God met die mense stap, om sistematies groot maak, net soos wat en dan vra mense, hoekom is daai wette nie meer geldig nie, maar as jy 'n kind leer tel, wel, ek weet nie of hulle dit nog steeds doen nie, maar ek was geleer om te klap, dit was vir my baie lekker, en ek het dit eers laerskool afgeleer, om, as jy tel, te klap, so, daar's verskillende tricks wat vir jou geleer word in kleuterskool, systematies, om sekere goedes te doen. Dit beteken nie dat daai ding is ongedaan nie. Dit beteken dat jy hoef dit nie meer te doen nie. Net soos die Levitikus wette nie hoef te doen nie, want God het 'n pad gestap en hy het homself nou uiteindelik openbaar in Christus. So ons moet verstaan dat God is hierso besig met 'n openbaring. En ek dink dit maak dit moeiliker, maar ek wil net eintlik sê amen. Ek stem 100% saam met jou opmerking. Kan ek net daar byvoeg? As jy dink as ons oor hierdie goed praat, en ons vra, hoekom het ons die Bybel? Hoekom het die Here die Bybel vir ons gegee? Hy wil homself aan ons bekend maak. Homself, jy gebruik die woord openbaar. Maar dan openbaar hy hom nie net as 'n God van liefde nie. Dan openbaar hom ook as 'n God van geregtigheid. As die unieke God wat alle seggenskap het, wat kan oordeel, wat kan optree, wat 'n wil het, wat die mens moet gehoorsaam. En daarom kry jy by die kruis, as Christus daar sterf, kry jy ook daardie regverdigheid, die oordeel van die Here, die duisternis, God wat voluit op sy seun afkom, maar terselfdertyd gee hy sy seun tot ons redding. Dit help my baie om daai twee goed van God se geregtigheid, dit vashou saam met sy liefde, sy genade. God moet die sonde straf. Op terselfdertyd. Maar dit is nie ten koste van sy liefde nie. Ek stem 100% saam met wat ons gesê het. Behalwe die gedeelte wat ons sê, aan die een kant sien ons God is 'n God van liefde en God is 'n God van geregtigheid. Hy is nie 'n God van liefde ten spyte van die feit dat hy God van geregtigheid is nie. Hy is 'n God van liefde as gevolg van die feit, of andersom. Hy's 'n God van geregtigheid as gevolg van sy liefde. So as jy, dit is nie vir my mutually exclusive nie. As jy kyk in Hollywood hoe sekere kinders uitgebeeld word, dan sal jy sien dat die ouetjies wat jy eintlik moet jammer kry, is die ouer wat nie sy kind straf nie, wat nie eintlik kan worry wat die kind doen nie. Hy kan net aangaan. Dit is die kind wat ons jammer kry. Die ouers wat omgee, is die ouers wat sê jy gaan dit nie weer doen nie. Ek gaan jou nou straf. Jy gaan gehok wees of jy gaan moet kar was of jy gaan in die Boksburg moet gaan bly. Jy gaan gestraf word. Dis die ouers wat omgee. So God se geregtigheid pas 100% in sy liefde. En as ons sê, dit wat ek net op die sê, as ons sê God is 'n God van liefde, is een van daai eienskappe ook geregtigheid. En ons kan dit sien in ander aspekte van ons alledaagse lewe, dat geregtigheid is 'n produk van liefde. So ja. Nee, is er nog 'n vraag nie? Dis ietsie wat ek oor wonder in my werk wat ek doen. En ek kry ook baie met hierdie tipe van dinge te doen. Kry 'n mens twee mense wat die vraag vra. En die een is die Christen omdat hy meer wil weet, regtig meer wil weet. Maar die ander ou, en dis ek vra vir jou, as jy nou mense kry wat vir jou so vra, die ander ou is die ou wat die vraag vra omdat sy eie ek so groot is. Dat hy nie wil erken dat daar enige iets bo hom kan wees. Dat hy nie bereid is om nederig te raak. Is dit so? Is dit hoekom baie mense dit vra? Want sy eie ek is te groot. Hy wil nie hê dat daar 'n almag, 'n God moet wees. Hy wil die beheer verloor. Seker die beste ateïstiese filosoof vandag is 'n ou met die naam Thomas Nagel. Hy gee filosofie by die Universiteit van New York. En hy sê, it's not only that I don't believe God exists, it's that I don't want God to exist. En Aldous Huxley het dieselfde gesê, hy sê, because it frees me to my own erotic and political desires. As God nie bestaan nie, dan beteken dit ek is nie aanspreeklik nie. Dit beteken ek lewe vir die nou, hierdie existentialisties, dit is ook daai die van julle wat die Franse filosofie geken het van Sartre en Camus hier so in die 60s. Dis aan 'n sekere kant is dit baie aantreklik, is dit nie? Want dit maak jou vry om net self te lewe. Jy's in die hier en die nou. Jy's nie aanspreeklik teenoor enigiets nie. En dit, soos ek sê, dit maak jou vry aan jou political and erotic desires. En ons kan nog 'n hele paar, ons kan daai lysie nog verder maak. So absoluut is daar sekere mense wat net nie wil belangstel om hierdie ding verder te explore nie. Ek het al baie mense gekry wat na my toe kom en sê dan sal hulle
hier's of hierdie goed is versteek as intellektuele besware en sê hierdie is my beswaar, hierdie is my punt. Dan as jy met hom praat en sê, dan sê hy eerlik uit, dan sê hy, Johan, ek hoor wat jy sê. Ek dink net ek hou van my lewe soos dit is. Ek besef hierdie ding het geweldig baie implikasies en ek is nie reg daarvoor nie. En dit is 'n eerlike ou. Ek sal sê miskien nie arrogant in die sin wat jy miskien jou persoon beskryf nie, maar hy's iemand wat besef dat hierdie ding het implikasies op my lewe en ek is nie lus daarvoor nie. So absoluut, daar is hoeveel sulke mense en meeste van die mense wat 'n beswaar het teen God, moet ek sê, maar nie meeste nie, baie van hulle is sosiale en emosionele besware wat nie noodwendig intellektueel is nie, maar wat ons moet verstaan is en dit wys die wetenskap vir ons deesdae of navorsing wys dit vir ons dat mense maak hoofsaaklik emosionele besluite en dan regverdig hulle dit rasioneel. So 'n man sal besluit, weet jy wat, hy wil net sy vrou skei want hy was nou in hy voel hy's nie emosioneel mee in dit nie, hy het 'n verhoudingkie aan die kant, so hy het 'n emosionele besluit geneem. Maar as hy sê nee, maar weet jy wat doen sy altyd? Sy doen nie moeite met kos maak nie of sy ruim nie haar kant van die kamer op nie. Hy sal dan rasionele redes gee vir hoekom hy moet skei, maar die besluit eintlik emosioneel gedoen. En dieselfde geld vir goed as kwessies by geloof. Mense maak 'n emosionele besluit of iets emosioneels in hulle lewe gebeur of hulle is nie lus vir die implikasies wat geloof bring nie en dan sal hulle rasioneel regverdig hoekom hulle nie belangstel in geloof nie. Dit gebeur baie. Ek het ook net so, want ons kan tot 12 uur aangaan met hierdie dinge. Ek gaan so maak ek sien dit is goeie vrae wat jy uitkom hè. Dis reg dit. As Johan elke keer kom in die Kaap net. Ja. Dan gaan ek hom boek. Dan is dit sal self asseblief. Die Kaap is overrated. Ek is nie. Dit is 'n goeie dialoog. Jy moet jy van Boksburg saambring. Ja. Soos wie ek sien is Johan baie ingegrawe in hierdie goed. Dit is sy absolute passie en dit is reg om hom te hê. Ek het Dani gevra om nog vir Johan dankie te sê. Johan se beloning is hy kry 'n braai by my huis vandaan. Dit dalk 'n wytjie of so. Dani, ek het vir jou. Ja, Johan, ek wil vir jou sê ons het dit verskriklik baie geniet en ek dink soos jy kan agterkom uit die vraag, ons sou nog lank hier wou sit en luister. Dit maak my se hart warm as jy die Here leer ken. En jy het ons gesê om nie bang te wees om die Here te leer ken. En ons waardeer dit.